Goeiemôre en hartlik welkom by ons Sondagoggend byeenkoms hierso op die Dak International Ministry se Facebookblad. Ons deel dit ook op die aanlyn kerkblad en op ons groep en verskeie ander groepe. So ek verwelkom jou vanoggend. 8uur Sondagoggend oudergewoonte het ons diens hier vanoggend. Nou ons prys en ons loof die Here vir sy genade en barmhartigheid wat ons weer eens vanoggend het om so die woord van die Here te kan uitdra en te kan verkondig, sodat ons broeders en susters gestig kan word, opgebou kan word, tot in die allerheiligste geloof, en dan ook natuurlik baie belangrik dat die boodskap ook die sondaar kan bereik, sodat hy sy lewe of sy haar lewe ook kan regmaak met die Here. Nou ja, soos wat ons elkeen 'n geleentheid gee om lewendig in te skakel, deel so lank die boodskap daar na jou Facebook tydlyn toe, na jou WhatsApp status toe. Ja, prys die Here, goeiemôre, dit is baie effektief om dit dan na jou status toe te deel op jou WhatsApp. Jy kan net die link wat op die, as jy op die channel is, kan jy net die link forward daar na jou status toe, baie eenvoudig, baie maklik. Anders gaan jy net hierso op share op Facebook en dan klik jy daar so copy link en dan gaan paste jy hom in jou status asof jy 'n boodskap sou op jou status gesit het. Nou ja, soos wat julle sien, hier's 'n nommer 9 vanoggend, hierso op ons skerm, en ek sien vanoggend, hy so rooi, en hy sy hartjie pomp so, en ons hartjies begin ook nou so te pomp, want dit is 9 dae voor die konferensie, so dit is nou waar al die reëlings bymekaar moet kom, en gefinaliseer moet word. Nou ja, daar's baie dinge, wat jy natuurlik nou nie lank voor die tyd kan finaliseer nie, jy beplan dit, en dan in een oomblik sien jy, daar's 9 dae oor. Nou ja, ons prys die Here, en ek en my vrou maak nog reg vir Kosie en Isie wat gaan kom kuier, so dit is ook nog 'n saakie wat ons uitsorteer, en ons gaan net so 'n lekker tyd saam met hulle ook, hier so 'n week na die konferensie, hulle gaan saam met ons huis toe kom, en dan gaan hulle lekker saam met ons hier by die see kuier, en ek hoop nou net nie, ek hoop nie, ek weet nie, hoe moet ek dit sê nie, maar ek dink hulle gaan hier so wil bly. Maar nietemin, prys die naam van die Here vir julle ywer, vir julle liefde, vir julle omgee, tot dusver vir julle gebede vir die konferensie hierdie jaar 7 tot 11 Oktober by Melkbos Strand hier in die Wes-Kaap, gaan ons saamkom as gemeente, en ons noem dit die konferensie, maar dit is eintlik 'n lekker groot gemeente, saamtrek, kuier van reg oor die land. Die Gautengers kom met die vliegtye, ons het vir Dani Jordaan daar so uit Stelle in die Noordwes, ons het vir Jolie daar uit Katoo uit, hulle gaan kom, en natuurlik al ons Weskissers, en almal wat graag wil kom, daar uit Mossel Bay uit, ja, ons Mossel Bayers lyk my kom met 'n krag hierdie jaar. Kyk, hulle het nou besluit, hulle gaan met 'n krag kom, so ons prys die Here vir julle daar uit Mossel Bay uit, vir Riet en Pierre en Sakkie en Jolene en hulle kinders wat so ywerig werk en help en uitsorteer. Ag, as ons hoor het hulle dinge uitgesorteer, want Riet en Jolene gaan hoofsaaklik betrokke wees by die opmaak van die vrouetafel. Toe hoor Pierre, maar daar word moeite gedoen met die vrouetafel. Wat van die manne se tafel? Nou ja, hulle gaan dit ook doen, en Jolene en Sakkie het saamgespan, hulle het sweeties vir die kinders en sweet pakkies opgemaak. Jy kan nie glo hoeveel moeite en ywer en liefde daar ingegaan nie, en ons kan die Here net daar verloof en prys, en Jolene het so mooi getuie, hulle kon dit eintlik nie finansiëel bygebring het nie, maar toe voorsien die Here uit die hemel uit. As jy jou hart oopmaak, en jy sit jou hart in die regte saak, die Here sal voorsien, halleluja, en ek dink, ons Mossel Bayers kan nou getuig van die voorsiening van die Here ook. En nou ja, ons hart is ook natuurlik seer, en bietjie, ek nie teleurgesteld nie, glad nie teleurgesteld nie, maar bietjie hartseer dat almal nie die jaar hier kan wees nie. Ons weet, daar's werksituasies, daar's ouderdom, daar's gesondheid, ag, al hierdie tipe van goedjies, wat baie mense dit nie kan maak die jaar nie, wat dit vroeër jare kon gemaak het. Maar nietemin, ons wat daar gaan wees, ons gaan net 'n heerlike tyd in die Here, en ek wil net sê,
daar is hierdie jaar nogal baie jong mense en kinders, hoor. Ek en my vrou sê, het lyk my hierdie gaan 'n jong mense en kinderkonferensie wees. Soveel jong mense en kinders gaan daar wees, so ons het 'n lekker program vir die kinders, vir die jong mense. Julle is nie uitgesluit nie, hierdie jaar gaan julle 'n lekker tyd in die Here hê. Natuurlik is daar 'n verrassing met gesiggie en oom, so dit gaan ook nou nog gebeur. Daar gaan 'n mans en dames oggend wees en daar gaan 'n lekker saam kuier wees en gesels en daar gaan vir die jonges bietjie stomstreke vasvra wees en daar gaan musiekinstrumente gemaak word. Ag, dit gaan net 'n lekker tyd in die Here wees. Sê weer? En ons gaan verf, ja, daar sou Triet ook nog, sy is mos die kunstenaar, die verwer in die gemeente en sy het dit op haar geneem om ook daai hele saak van die verf te borg en uit te sorteer en vir ons, die moeite wat sy doen en ek dink ons gaan almal lekker verf en opgewonde wees en as jy nie met daai stokkie kan verf nie, jy gaan gehelp word, moenie worry nie, jy gaan gehelp word om met daai stokkie te verf. Triet, sê weer? Ja, en dan ons, ons het Frans en Kathleen, en dis nou weer eens, hulle het gesê, hulle sal hierdie jaar, as dit moontlik is, en die Here kan voorsien, want Frans die jagmos, hy's 'n professionele jagter, as hy 'n kudu kan skiet, dan kan hulle weer die wors en die min sponsor. Nou ja, hulle het hulle harte oopgemaak en die Here het die kudu toe voorsien. Dis so 'n privaat grapie tussen ons en Fransie, want hy altyd 'n man uitvat en die ou skiet nou natuurlik vir die plesier en die luxury daarvan. Hy sê nie, hy bid altyd dat die Here vir hom hierdie bokke stuur. Toe sê Fransie, hierdie keer moet ons maar bid ook vir 'n bok, want dit gaan vir die kinders van die Here en hulle het hulle hart oopgemaak. Ons het saam gebid, die Here het voorsien, so hulle bring vir ons lekker vleis en wors. En dan is die kinderbediening. Die kinderbediening. En die vis. Ja, en dan het ons nou die dames hier in die Weskus en die manne saam met hulle. Dit is nou nogal crazy. Kyk, ons het vir die dames gesê, die kindersbediening is julle probleem. Dis vir Anchin en Marlies en Ruwaida. Toe ons hoor, is die mans almal boots and all in hierdie ding in. Almal gaan deel wees van die kinderbediening. Hulle gaan Johanna doen en die moeite wat hulle ingesit het. Ek sê vir Kat, gaan julle nou 'n trok kry om alles saam te vat. Wat toe? Dis 'n groot vis, 'n groot boot, so ons gaan maar kyk wat daar gaan aankom. Ou Gam lag so lekker want hy gaan nou Johanna wees en ons kan nie wag nie. Ek wil julle net nuuskierig maak en opgewonde maak. So moenie dink die kinders is nie uitgesluit hier. Die kinders gaan 'n heerlike tyd in die Here hê. Dan gaan natuurlik tyd gemaak word vir speeltyd gemaak word om see toe te gaan want ons is letterlik op die strand. Die fasiliteit waar ons is. Jonas van Lutzville. Jonas van Lutzville, daar sê Jonas van Lutzville. Ag, en die Here het voorsien dat die hele span daar uit Lutzville kan saamkom. Daar was so 'n bietjie 'n conundrum oor die vervoer, want daar is soveel baie, en nou hoe kry ons almal daar so en so aan, en die Here het ook al daar gehelp, en biltong en al die lieflike dinge. So ek hoop nie ek het nou iemand uitgelaat nie. O ja, en Werner kom daar van Kleinfontein met sweets, met vissies. Met vissies, hy bring vissies saam met hom. Ag, en net almal wat, as jy net hier kan wees, dis 'n geskenk en 'n bydra oor as genoeg, want ons weet, jy bid ook dat dit 'n heerlike tyd in die Here kan wees. Halleluja. Nou ja, ek wil dit net ook afkondig, en hier gaan die seëne nou begin knaag, veral vir die kinderbediening, en ek wil hê julle moet mooi spit. Ek sien Marlies is ingeskakel, Anchin is ingeskakel, en Ruwaida is ingeskakel. Ons beplan, hoor baie mooi, ons beplan om 'n live uitsending te maak van die kinderbediening, en ook van die ander dienste. Ons sal kyk wat ons sal kan doen, maar tot dusver die openingsaand, gaan ons lewendig uitsaai, en dan die kinderbediening, dalk die verf, die dienste, ons sal kyk, anders gaan ons maar net foto's en videoetjies neem wat ons gaan plaas. So maak julle self maar reg, kinderbediening, vir 'n livestream, want, daar is soveel wat graag wil deel wees, en as ek nou hoor hoe opgewonde is Willie, hy is ook vanoggend ingeskakel, elke oggend, 8 uur bel hy, 8 uur half 9, sê oom, as ek sê, hallo Willie, sê oom, 10 dae, oom, 9 dae, oom, soveel dae. So hy is opgewonde en hy wil graag daar wees, so ek dink, en as ander ook saam met hom in hulle plekkie, wat ook het graag saam wil kyk, en ek dink ons gaan dit terwille van hulle, en ons weet ook op 'n kindervlak, is dit ook vir hulle baie lekker en heerlik ook, so dan kan ons 'n uitsending doen, daar so by
Forest Farm inrigting. So dan kan ons die mensies daar so ook bereik. So maak julle self reg. So kinderbediening, julle gaan nie net vir die kinders daar uitsaai nie. Julle gaan vir Forest Farm ook uitsaai, natuurlik almal wat ook ingeskakel is. Daar's Alamina hulle ook. Hulle wou so graag gekom het, maar hy gesondheid wil net nie maak dat hulle kom nie. Maar nietemin, ons gaan nie wees en ons gaan dit verskriklik geniet. So ek dink ook aan Essie, as julle dit nie gaan maak nie, ten minste jou kleintjie kan ook daar so lekker saam kyk met die kinderbediening wanneer ons dit wel gaan uitsaai. Maar Lisie, dit sal so nice wees. Daar sê die tannies en ooms, ons moet ons storie ken. Daar sê ek en Karen oef hier in die gesiggie, so strand weer gesit, ek sê, dit moet so deel van ons wees. Nou hoop ek nie, ons gaan so gesiggie opvoer, dat ek nie kan dink in die ander goed nie. Maar nou ja, dis die ywer, die liefde, die omgee, dis net wonderlik. Nou ja, ek gaan net gou ons 9 afhaal, ek dink ons het nou 'n goeie idee, dit is 9 dae voor die konferensie, en dan kan ons voortgaan met ons diens vanoggend. Ons het nie vanoggend nagmaaldiens nie, as dit die wil van die Here is. Volgende Sondag het ons wel nagmaaldiens voor die konferensie, en dan gaan ons vanoggend, het ek 'n interessante tema, dis 'n aanleiding van vrae wat ek gekry het die week. Ek sal Woensdag begin het, maar ons het Woensdag 'n onverwagse besoeker gekry, so dit het ons heeldag, en dit was heerlik, het was lekker geweest om bietjie saam te kon kuier, so kon nie voorberei het nie, want hierdie is 'n tipe boodskap, jy moet voorberei, soos hulle sê, you must get your ducks in a row, en so kon ek nie daai tyd afgestaan het nie, want 'n siel was ook die woord sê, partykeer los jy die 99, wat nog alright is, en jy reik uit na daai een siel toe, wat op daai oomblik die behoefte het. So ja, dit is maar al waaroor dit gegaan het. Lag my klaar, my senuwees, dis al klaar, hy senuwees. Daar sê, prys die Here. Nou kom ons bid, ons maak ook met gebed, en dan gaan ek oor na ons boodskap toe vanoggend. Hemelse Vader, ek wil U prys en loof en eer. Wat 'n wonderbare, heilige, heerlike voorreg is dit, om in die teenwoordigheid van U te wees. En tog besef ek, Vader, toe Jesaja hierdie gesig gesien het, van die serafs, en U het hom al klaar gebruik, U het hom al klaar geroep as 'n profeet, U het hom al klaar gesalf en geheilig as 'n profeet, en toe hy die hemelse gesig sien, toe sê hy, Here my God, ek is 'n man onrein van lippe, en ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Vader, hier op aarde kan ons op onsself baie dinge beroem, ons kan 'n valse gerusheid vir onsself kweek, Vader. Maar wanneer ons die hemelse heerlikheid van U sien en in perspektief sien, Vader, en dan kom jy agter, ek is 'n man onrein van lippe. Dis is Josia, Vader, halleluja, toe U hom wou gebruik het, kom Satan en hy kla hom aan, en U sê, kry die koolvuur van die altaar en raak sy lippe aan en was sy liggaam en geef hom hierdie nuwe kleed en hierdie nuwe ring en 'n kroon en al hierdie dinge wat hy nodig het. Hemelse Vader, dis hoe groot U genade is, maar een ding besef ek vandag, ons moet besef wie ons is en wat ons is, Vader. Ons kan nie in 'n valse gerusheid ingaan om onsself te troos nie. U woord sê, ons moet nie onsself met onsself vergelyk nie. Wanneer ons onsself met onsself vergelyk, dan staan ons in 'n geweldige, gevaarlike plek in ons geestelike lewe. Mens moet altyd die woord voor oë hou. Mens moet altyd lees wat staan in die woord. En wanneer 'n mens daai vermaaning kan aanneem, as daar 'n saak is, Here, dan kom daar 'n volwassenheid deur, maar ons kan soos 'n klein kind ook wees, wat 'n tantrum skiet en weier om vermaan te word, weier om getuigtig te word, weier om gereg gehelp te word. Vader, is 'n bitter gevaarlike plek om in te wees, Here, want U woord praat in Hebreërs 12, ons moet selfs deur die vermaaning, deur die tigtiging moet ons in daai gewoonte inkomme, nie om onsself te verhard nie, maar om te sê, Here, ek verstaan wat is vandag my probleme, ek moet my bekeer, ek moet my ingrypend bekeer, Vader, want ons het te doen met 'n God wat 'n verterende vuur is, ons het te doen met 'n God wat alomteenwoordig is, wat die diepste geheime van ons hart ken, wat weet wie ons is, Vader, en ons kan ons self troos om te sê, U weet wie ek is, en net so bly, en niks daaraan doen, wanneer U moet ons spreek nie, maar Vader,
Vader, ek roep U aan in hierdie oggend, Here, hierdie boodskap is swaar op my hart, ek is in benoudheid altyd om in hierdie dinge te bedien, want ek besef, Vader, hierdie is boodskappe wat die diepste wese van ons aanspreek, wat die bedoeling van ons hart aanspreek, Vader, en ek wil bid dat U my vanoggend sal help en sal bystaan, dat ek dit in liefde, in wysheid en sagmoedigheid en ook in die erns van die woord te kan oordra, sonder om kompromie aan te teken met dit wat ons lees in die skrifte, en ek wil bid, Vader, want U woord sê, hy wat die woord in 'n goeie en 'n edele hart aanneem, dis hy wat vrug oplewer, anders is dit hierdie dorings en dussels wat die vrug in ons dood druk, Vader, en ons wil nie dood gedruk word nie, want as hy vrug in ons dood gedruk word, Vader, dan lewer dit meer geen vrug op nie, en dan sal ons verlore gaan, al kan ons daar sê, ons het tot bekering gekom, al kan ons sê, ons is Christene, ons is gedoop, Vader, daar moet 'n pad van heiligmaking wees, daar moet 'n pad wees van die aanneminge, van vermaaning, daar moet 'n pad wees, want dit is die pad van heiligmaking, en die woord leer ons so mooi, wanneer hy vermaaning kom, moet ons pas op, daar aan nie 'n wortel van bitterheid opskiet, en ander besoedel nie, want die een se bitterheid kan soveel mense om hom besoedel, want dan braak hy galle, hy bespreek in sy hart, vermaal hy persone en mense om hom, Vader, en ek wil bid dat die woord van U ons vanoggend kan losmaak, help my vanoggend dat die woord ons siele kan losmaak, dit gaan nie vanoggend oor die uiterlike nie, dit gaan oor die siel van die mens, wat bevry moet word, wat losgemaak moet word uit die mag van die bose, want as ons werklik waar die koninkryk van U kan beleef en kan verstaan, dan sal ons ook besef, Here, ons is sondige, al leef ons hoe rein op aarde, in vergelyking met die heerlikheid van U. Paulus skryf op by een plek, ons almal is leenaars, en U is waaragtige, Vader, en daarom het ons U nodig, daarom het ons die genade deur die Seun Jesus Christus nodig, nie om onsself mee te regverdig nie, maar om te onderwerp. Ons het geleer hierdie week in die Bybelstudie in Johannes 15 hoe die Vader die landbouer is, 'n landbouer is 'n arbeider, en as die Vader bereid is om die arbeider te wees en Jesus saam met hom, hoeveel te meer met ons posisie verstaan, hoeveel te meer met ons verstaan, ons is onverdienstelike diensknegte, ons is niks, ons is niemand nie, sonder U Vader sal ons nie kan oorwin nie, en wanneer ons lewe nie volgens die geskrewe woord kan inrig nie, sal daar nooit vir ons oorwinning wees nie. Vader, ek wil bid dat U vanoggend hierdie boodskap kan gebruik tot uitbreiding van U koninkryk in Jesus se naam. Amen. Daar hy prys die naam van die Here, wat 'n heerlikheid om vanoggend weer so die naam van die Here te kan grootmaak saam met my medebroers en susters, en ook, waar kom daai stemmetjie nou vandaan? En ook wat ons hierso lees in Efesiërs, en ek wil dit net graag vir jou lees. Ek besef baie keer as jy skrif net so aanhaal, dan voel mense dit is jou opinie, maar as ons daar die Bybel uitlees, dan weet ons, ek dra net die woord. En die Here Jesus sê, as hulle hom vervolg het, as hulle hom gehaat het, gaan hulle dit met ons ook doen. Want ons is in vergelyking met Jesus, ons is die droë latte. Hy sê, as hy die groen hout gedoen het, hoeveel dan die droë latte. So ek vereenselwig met die woord, so daarom gaan ek ook die vervolging kry wat teen die woord van die Here is, en mense ervaar het in jou binneste. Wanneer jy die woord bedien is, dit die heerlikheid, hierdie soetigheid, maar dan ervaar jy die weerstand en teestand ook baie keer in jou binneste. Baie keer van jouself, en ook natuurlik baie keer soveel gedagtes wat uitgaan, wat die woord van die Here teestaan. Maar kom ons lees gou hierso, net so terloops, Efesiërs 3, ek gaan lees vanaf vers 8 tot vers 10. Efesiërs 3, vanaf vers 8 tot en met vers 10. Gaan ek net gaan vir ons lees, soos 'n inlasgedagte, net hier so in die begin van ons boodskap. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. So hierso skryf Paulus hoe hy hierdie geroep is om die evangelie te verkondig. En dis natuurlik ons almal se roeping om die evangelie te verkondig in die wêreld waar ons lewe. En verkondig gaan nie net oor woorde nie, dit gaan oor jou leefstyl.
en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in God wat alles geskaap het deur Jesus Christus. So die hele verlossingsplan in die Ou Testament was dit verborge geweest. Daarom sê die woord in Openbaring 9 vers 10 dat die gees van die getuienis van Jesus is die gees van profesie. Nou profesie is daarom verborgenhede wat by God is openbaar te maak vir ons as mens. En daarom dit is die gees van profesie, want al die eeue tot by Jesus was daar fisies geprofeteer en daar was profetiese dade deur middel van die wettiese instelling. Nou alles het in vervulling gekom, alles het gebeur soos wat dit profeties uitgebeeld was en soos wat dit profeties gespreek is. En daarom as ons nou nog getuig van Jesus Christus, dit bly die gees van profesie wat getuig van Jesus wat verborge was, wat geopenbaar word. So dis die verborgenheid wat by God is in die hemel en ons sien nie meer Jesus na die vlees nie, ons getuig van hom, ons sien hom nie, ons beleef hom nie hier in die vlees, in die sigbare, in die tasbare nie. So wanneer ons die evangelie verkondig ons verborgenhede, daarom is dit die gees van profesie. Dan is dit vir jy mooi duidelik, bietjie meer verstaanbaar. Nou kom ons lees vers 10, en dis die kern vers waar ek gou by wil stil staan. Sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. So wanneer ek die evangelie nou hier vanoggend verkondig en jy, waar jy ook al is en dit verkondig en uitdra, onthou net, jy verkondig dit ook deur die gemeente. Wat is die gemeente? Dit is die gemeenskap van gelowiges, dit is die liggaam van Christus. Word hierdie verborgenheid ook verkondig aan die owerhede en magte in die hemele. Dan die hemele beteken nie altyd net God se hemel nie. Okay, hemel is spasie plek, okay? Dis hoekom baie keer sal jy verwys en ek meen ek kry baie keer sulke bordjies, my huis is my hemel. So dis jou plek, dis jou plek waar jy bietjie rus en berusting kry voordat jy die volgende dag ingaan. So daar's ook 'n simboliese betekenis ook aan hemel. So die hemele praat ook van die geestelike wêreld. Nou ons weet, die owerhede en magte praat hy van die owerhede en magte van duisternis in die lig van duisternis. So dit is in Satan se koninkryk. So wanneer jy die evangelie verkondig, hoor God se koninkryk, sy magte, sy hemele, jou woord, jou evangelie, sowel as Satan en sy demoniese magte. En nou lees ons ook in Psalm, hoe hy sê, wanneer jy die evangelie verkondig jy die oordeel wat al reeds opgeteken is oor Satan en almal wat die evangelie gehoorsaam is. Is dit nie amazing nie? So ons, mense vra vir my, hoe groot is jou gemeente? Dit is so groot soos die hemele. Ek kan nie vir jou sê nie, hier op aarde kan dit dalk op getalle uitkom, maar as jy in jou hart besef, jy verkondig die evangelie nie net aan 1, 2, 3 of 10 of 1000 mense nie. Daar is miljoene en biljoene in die geestelike wêreld wat jou evangelie hoor, dan verander die prentjie. Dit verander jou verantwoordelikheid. Dan begin jy te besef, Here my God, daar's 'n groter verantwoordelikheid as wat ek besef. En dan net, en ons moet die evangelie in waarheid verkondig. Wanneer dit in waarheid verkondig, dan ervaar hierdie demoniese magte en Satan hierdie oordeel wat reeds oor hulle opgeteken is. Wat gebeur dan? Dan is natuurlik daai vervolging daar. Nou kan ons verstaan hoekom Satan ons vervolg, want hy hou nie daarvan dat jy hom herinner aan sy oordeel nie. En as jy nie so wil voel nie, moet jy op die evangelie verkondig en dan op die einde van die dag gaan jy verlore. Maar ek vat eerder die kans, ek sê Here, ek verkondig die evangelie, help my sodat ek kan bly oorwin en staande kan bly tot op die einde van die dag. Prys die naam van die Here. Nou kom ons gaan oor na ons boodskap toe wat ek voorberei het. Dit gaan dalk 2, 3 dele wees, afhangende van wat alles nog gaan opkom, maar ten minste, hierdie is ons eerste aflewering en ek noem dit afval en herlewing, want dit was nou die spesifieke vraag wat ek wel gekry het. Nou vroeër die week het Peer my gevra oor afval van die kerk in die laaste dae en of daar 'n herlewing van die geloof gaan wees. Nou ek weet toe ek tot bekering gekom het, was hierdie baie gewilde prediking en profetiese woord. Ek het in 'n Pinksterkerk tot bekering gekom, wat hulle geprofeteer het oor, nou gaan eendag hierdie geweldige uitstorting wees, wêreldwyd van die Heilige Gees, soos wat dit in die begin was, met die disciples toe die Heilige Gees uitgestort was. Gaan dit so wees? Is dit skriftuurlik korrek? Ons gaan daarna kyk, maar ons gaan eers begin by 'n punt, sodat ons na daai punt toe kan beweeg.
Nou, die vraag wat hy gevra het is na aanleiding van die onlangse gebeure van hierdie Amerikaanse persoon Charlie Kirk wat geskiet is, en die valse voorspelling van die sogenaamde wat geskiet is en die valse voorspelling van die sogenaamde stille wegraping. So dit is nou dingetjies waar ons oor gaan praat. Nou ja, wanneer hy het ook dan verder gevra, dan het hy gevra oor die valse evangelies wat mense op 'n verkeerde pad sit. Is dit deel van die afval? Okay. Nou mense dink wat nou oor die wêreld gebeur het met die dood van Charlie Kirk, dat daar besig is om herlewing plaas te vind, maar is dit dalk nie deel van die afval nie? So dit is sy vraag. So hy het nou baie dinge gehoor, baie dinge het na sy kant toe gekom. Hy het my genader en gevra, kan ons nie hierdie in 'n perspektief kry om hierdie tipe van dinge te verstaan nie. So is hierdie gebeure wat in Amerika gebeur het, deel van 'n herlewing? Is dit dalk deel van die afval? Hoe moet ons dit sien? Hoe moet ons dit verstaan? En natuurlik ook die onlangse voorspelling van die hele stille wegraping, wat obviously nie gebeur het nie. Ek glo glad nie in 'n stille voorverdrukking wegraping nie, net om dit te noem. So daarom verwys ek na die sogenaamde stille wegraping, want die stille wegraping is 100% onskriftuurlik. Daar's geen Bybelse beginsel wat dit kan bewys nie. Tot dusver en ek het al koppe gestamp met baie aktiewe stille wegraping, mense wat nog hulle Bybel en skrifte ken, maar nêrens kan enigiemand vir my 'n bewys lewer van 'n stille voorverdrukking wegraping nie. Goed. Nou kom ons begin by 'n punt. Nou ek gaan begin by die afval. Nou party mense noem dit ook die groot afval. En moet dit nog kom? Dis die vraag, moet die afval nog kom? Of is ons al klaar daar? Of wat is die geval? Nou die mense is so gefokus op die groot afval. En dis net so 'n bietjie 'n gedagte wat ek al wil tuisbring na ons as persoon toe. Ons is so gefokus op die afval of die groot afval, soos wat party mense sal noem the great falling away or the great apostasy or the great rebellion, dat ons baie keer nie ons persoonlike verantwoordelikheid opneem en verstaan waar staan ons geestelik in ons lewe nie. Want onthou net, weer eens, dit maak jou nie reg as jy weet wat is verkeerd in iets anders nie. So as ek weet wat is verkeerd, sê dit nie, ek is reg nie, in alle opsigte nie. Goed, hoekom sê ek so? Want die woord sê vir ons, jy oordeel iemand dalk, en hy moet nie steel nie, maar wat is jy mee besig? So om die heeltyd uit te wys en te worry wat is verkeerd op ander plekke, maak jou persoonlike lewe nie noodwendig reg nie. So my gedagte ook vanoggend is, met die hele saak van die afval, ons met ons persoonlike verantwoordelikheid ook hierin verstaan. Ons moet nie vanoggend luister met die gedagte, daai kerk, daai persoon, daai familielid, daai vriend, daai werkskollega nie. Ons moet al daai gedagtes in ons uitkry. En sê, okay, Here, terwyl hierdie boodskap uitgaan, waar staan ek? Is ek dalk nie deel van die afval nie? Ek kyk so na die ander ou volgens my en die boodskap, die ander ou wat afvallig is. Ek is dalk deel van die afvalligheid. Goed, so net om het vir jou te noem, en altyd wanneer ek die eindtyd bedien, en dit is eintlik die groot probleem met die eindtyd boodskappe oor die algemeen. Die eindtyd boodskappe word so bedien dat dit nie jou verantwoordelikheid is. Dit is iemand elders in Amerika of Europa of waar ook al. Maar nou luister daai ou die boodskap, so hy dink nou weer nee, dis die ouens daar in Suid-Afrika. Dan luister die ou daar in Europa die eindtyd boodskap. Nee, dis die Amerikaners en die klomp Suid-Afrikaners. So op die einde van die dag, die woord van God is vir jou persoonlik. En ek dink, ek kan dit nog altyd gesien het, wanneer ek eindtyd bedien, kom ek terug na jou as mens toe. Dit is wat die Here Jesus gesê het, en al die waarskuwings en leringe, wat die Here Jesus gegee het rondom die eindtyd, het altyd teruggekom na die punt toe, jy is mens. Hy het gesê, okay, dis wat gaan gebeur, maar waar staan jy as mens in? Want dan net, kom ons sê, soos die Here Jesus sê, byvoorbeeld hier in Matteus 7 vers 13, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daar ingaan, en dan vers 14 ook, Matteus 7 vers 13 en 14, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat het vind. En hierdie is alles deel van eindtyd dinge, en ons sal later bietjie verder oor die skrif aangaan en uitbrei, maar dadelik kom die Here Jesus en hy bring dit terug na jou as persoon toe.
En hy praat daar later van die valse profeet in skaapsklere en so aan, wolwe in skaapsklere. Maar hierso kan ons sien, jy moet verstaan, jy moet by die noupoort ingaan. Jy moet verstaan, dis min wat dit vind, so ek sal met effort insit om by die noupoort in te gaan. Goed, en dis hoekom ek besef dat Jesus se leringe baie afgemaak word. En ons gaan later kom by die tipe valse leringe en hoe kan ons valse leringe identifiseer. Nou, onmiddellik as jy jouself kan sien in hierdie saak, dan verander jou hele geestelike lewe. Want dis hoekom mense Jesus se eindtydleringe en meeste van sy leringe verwerp, omdat hy altyd terugkom na die persoon. Hy onthul wat dit is, dan sê hy, okay, maar wat van jou? Is jy ook nie daai skuldige ene nie? Goed, en dit is wat ons hier gaan deurkyk. So, prys die naam van die Here. Kan net kennis raak, yes, en dit is die groot ding. Ongelukkig die eindtyd en die Bybel oor die algemeen kan net kennis maak. Ek kennis word. Ek ken soveel honderde skrifte, dan voel ek goed oor myself. Want dan kan ek redelik oor al die aspekte van die woord praat. Maar wanneer ek praat byvoorbeeld oor antichrist, wanneer ek praat oor afval, die is die onderwerpe wat ons in hierdie tyd gaan behandel. Waar staan ek? Is ek nie dalk deel van daai nie? En elke keer, selfs in Johannes wat hy die woord antichrist noem, kom hy dadelik terug na die persoon, na die gelowige toe spesifiek. Goed, daar sê, nou kom ons kyk heel eers wat is die definisie van die woord afval? Kom ons kyk gou wat is die definisie van die woord afval, bietjie dit meer beskrywend te maak dat ons dit kan verstaan. Die woord afval in sy oorspronklike gies beteken rebellie of afvalligheid en verwys na afwyking of terugtrekking van die geloof. Alright? En ons gaan later sien, dit gaan nie net daaroor om jou rug teen die Christelike geloof te draai nie, maar wel teen die waarheid wat in die Christelike geloof is. En die Here Jesus het ook daarvan gepraat, hoe mense in sy naam gaan kom, en in sy naam wonders gaan doen, in sy naam die evangelie gaan verkondig, maar hulle gaan nog steeds verlore wees. Nou die res van Matteus 7 praat presies daaroor. Goed, nou ons gaan later kyk na voorbeelde wat al hierdie, sodat ons klarigheid kan kry, sodat jy dinge kan eien, en ek kan vir u sê vandag, ons is kinders van die Here, ons sukkel om te verstaan, ek praat van hartsverstaan, wat is waarheid en wat is leuen, en daar is leuen in die Christelike kerk, en ongelukkig, die Here Jesus het gesê, min vind die smal pad, ons klik hom nie, as kinders van die Here klik ons hom nie, min vind die smal pad, en is baie keer sentiment, en emosionele opwekking, en vleeslike emosies, wat maak, dat ons selfs hierdie skrif verwerp. Want as ons kyk na die algemene prediking in die Christelike kerk, gaan almal wat in die Christelike kerk is hemel toe. En dit is bykans die helfte van die wêreldpopulasie. En die Here Jesus gesê, dit is nie so nie. Min, die oorblyfsel. En nou beskryf die woord ook oorblyfsel vir ons. Elia, die 100 profete en die 7000 wat hulle nie voor Baal gebuig het nie. So uit die hele populasie van Israel is daar maar was 700 nou. Ja, 700 wat nie hulle nie voor Baal gebuig het. Het ek 7000 gesê? 700. So daar was maar 'n paar honderd uit honderde duisende wat gered was. Nou simbolies, né? In die Ou Testament weet ons wat gebeur, almal het gesterf dat weer 'n kans gekry. Maar dit is nou net simbolies. Goed? So dit is wat ons moet verstaan. As God sê 'n oorblyfsel, is dit werklik 'n oorblyfsel. Dis krummeltjies. Okay? En tog oor die eeue heen, daai krummeltjies kom by 'n punt uit van 'n ontelbare skare. Dan moet ons nou dink, hoeveel is in die hel? Ek dink gister toe ek die boodskap weer so deurlees, deurgaan, dat die woord sê, die doderyk, daar's geen versadiging in die doderyk nie. So die doderyk wil net hê, en hê, en hê. En Satan, dis wat die woord sê, die brullende leeu, ons moet waaksaam en nigter wees, elke oomblik sekonde, splitsekonde van die dag.
Want die brullende leeu is elke liewe dag daar. Sy versoeking is op Facebook, sy versoeking is op YouTube, sy versoeking, kom ek sê eerder is in die palm van jou hand, whatever jy nou daar so opsoek en deurkyk. Jy het nie eens meer 'n groot TV nodig nie. Sy versoeking is by jou werksplek. Sy versoeking is in die kar klim om my radio aan te sit op 'n wêreldse stasie of 'n valse Christelike radiostasie. Sy versoeking is elke oomblik, as jy by jou venster uitkyk, sy versoeking is daar. Dis voor jou, dis in jou, dis om jou. En daarom hy sê, jy moet nigter en waaksaam wees. Jesus het ook 'n gelykenis wat hy sê, hy vertel hierdie gelykenis dat ons nie moedeloos moet word nie. En mens maar raak maklik moedeloos. Vra my, ek was al menigte maal in my lewe op moedeloos. Maar dan besef jy, Here, maar as ek nou hier sterf vandag, waar is my siel? Nie gemeet aan myself nie myself troos nie. Wat sê u woord van my? U woord sê vir my, as ek nou sterf, in die toestand waar ek nou in is, want ek ken my hart, ek weet mos waar is ek. Jy het nie nodig met my te sê as ek in 'n toestand is nie. Ek weet waar is ek. Nou is my besluit of ek gaan bekeer of nie. Nou wanneer ek myself bekeer, is daar weer genade, weer verlossing, weer vergifnis. Dis hoe groot God se genade is. Prys die naam van die Here. Alles teen die woord gaan oor rebellie. Dit is presies so. Dit maak my so bang, want almal is vir my pragtig en opreg. Ja, dit is die groot ding, Paula. Dis eintlik die deel wat ek in die begin gesê het, wat ons nie verstaan nie. Nou, net om dit gou as 'n getuienis te noem. Ek en my vrou het al baie mense bedien. Op die surface, sagge aard, praat uit die Bybel uit lieflik. Ou mense. En dit het ek al in my jong dae ook beleef, nog selfs voor ek getroud was. Dan die volgende oomblik, as jy nou iets sê wat daai persoon nie aanstaan nie, uit die woord uit nou. Ek gaan nou vir jou sê, lyk dit of daai tannie nie meer 80 is, lyk dit of sy 'n leeu van 16 is. Ons het dit meer as een keer al beleef. So dis wat die woord sê, terwyl ons na die sigbare kyk, gaan ons dink almal is pragtig en opreg. Ons moet nie agterdogtig wees nie. Jou opregtheid moet nie gesteel wees nie, maar nou kom Jesus en hy sê, wees versigtig soos die slang en opreg soos 'n duif. Maar die woord van God in jou, as jy vas staan in die woord wat jy geleer het en daaraan onderwerp in al jou keuses en besluite wat jy doen, weet jy wat gebeur dan? Dan openbaar die duisternis self. Dan sien jy, maar daai persoon wat ek nou die hele tyd gedink het is so oulik, is eintlik nie so oulik nie. Ek en Terence het net gister hierdie gesprek gehad, prys die Here vir clarity. Ek weet nie of ek dit nou al moet noem nie, dalk moet ek dit nou noem. Ek weet nie of dit te vinnig in die boodskap gaan wees nie. Maar ons almal weet mos nou van die voorspelling van die wegraping wat nou sal plaasvind, né? Die sogenaamde wegraping. Nou dit kom deur 'n sanger. Nou toe ek jong was hy my favorite sanger gewees. Jong tot bekering. Toe was hy ook nog jong en hy het ook net vinnig kort op die gospel scene gekom soos wat hy nou sal stel en so aan. So ek het eintlik met sy musiek groot geword, geestelik. Tot op 'n stadium en toe luister ek glad nie meer musiek nie. Tot ek verstaan het hoe Bybels is musiek, die woorde, die liedjies wat gesing word en baie keer van daai gospelsangers, die meerderheid van hulle lewe in elk geval 'n dubbelstandaard lewe. Hulle is in elk geval nie besig met die waarheid nie. Nou kan jy die persoon meet net op sy musiek, as jy die pragtige persoon uit die mooi stem. Uit 'n mooi stem kan daar valshede kom. Daar kan leuns kom. En die woord van God sê Satan kom. En die verleiers kom met mooi en vriendelike woorde. Die slang het nie na Eva toe gekom en gesê, Eva, God praat nou sommer stories nie. Man, moenie vir hom luister nie, man. Hy weet nie waarvan hy praat nie. Man, eer hy vrug en kry klaar nie. Nee. Satan weet. As jy praat, hulle praat mos altyd van 'n geslepe verkoopspersoon. 'n Geslepe verkoopspersoon. Man, binne die eerste sin kry jy daai man so lief, nee. Jy dink man, jy wil sommer om 'n drukkie gee. Hy het een ding voor oë, jy moet sy produk koop en that's that. En as jy sy produk gekoop het, verdwyn hy uit jou lewe uit. Want hy het klaar voordeel uit jou uitgetrek. Dis Satan se geaardheid, geslepe. En ons klik hom nie.
En die woord van God sê hoe Satan deur middel van die prediking van die woord die harte van die eenvoudiges mislei. Dis 'n valse gees, dis 'n antichrist gees, dis 'n duiwelse gees. En dit gebeur. Dis nie dat dit nie gebeur nie. Nou, kom ons kom terug na my saak met die stille wegraping. Nou, toe dit die tyd van COVID en so aan was, was almal mos nou op die internet en so aan, en daai tyd het ons ook honderde en miljoene en duisende, ek seker nou nie miljoene nie, maar baie video's wat mense vir ons gestuur het, en natuurlik by ons opgekom het, wat dink julle van dit, is dit waar, is dit is vals, want toe kom almal agter, liewe land, wat gaan nou aan? So dat dis soort van 'n ontwaking wat plaasgevind het. Die dwaas en die wyse maagd het wakker geword. Maar ongelukkig die dwaases, jy kan sien, hulle het in hulle dwaasheid gebly. Daar's 'n handjie vol wyses wat opgestaan het. Toe het ons destyds gehoor, hierdie sanger is die grootste verkondiger van die stille wegraping. Toe dink ek, liewe land, ek het gedog hy sal oorlede. Want tussen is al 'n verkondiging van die stille wegraping, van so hard dat hy op kruiskyk verkondig word, ek weet nie waar word sy preke oral uitgesaai nie. Maar dis wat dis nou 'n paar jaar terug gehoor. En op 'n oomblik, en kyk wat het ons laasweek bedien. Ek wil hê jy moet iets verstaan vandag. Dag, tyd en geleentheid openbaar iemand se valse hart. Al is sy woorde hoe mooi. Dit het gevat omdat hy glo in 'n stille wegraping. Hy's ook pro-Israel, glo Israel, Here Jesus gaan terugkom Israel toe, en Israel is hierdie wonderlike volk, en alles wat in Israel gebeur, dit is nou ons barometer. Hy glo in al daai goed, dit weet ek, okay? Ek het sy preek geluister, een van hom, net een. That's that. Toe was dit vir my genoeg. Dis nou 'n paar jaar terug. En dit het gekos dat dit hierdie jaar nou die fees van trompette is, en die vlees nou, ons glo glad nie daarin nie, ons doen dit nie, al die dinge het in vervulling gekom, maar volgens hulle teologie. Dit het gekos dat dit die fees van trompette is. So die dag, die tyd en die geleentheid het gemaak, dat sy eie hart geopenbaar is, en wat sy leen hy vasgevang is. En mense hang het aan. Nou sê mense, ja, hy het verskoning gevra, kom ons vergewe. 100%, dit is nie 'n fout nie, maar hy het nog nie sy valse leerstelling verloon nie. Hy hou nog aan sy valse leerstelling vas. So daar gaan nog 'n leen na vore kom. Onthou net, as jy in 'n valse leerstelling vashou, gaan jy, want omdat nie die dier se naam is laster, geld, mammon, die hoervrou is laster, die hele koninkryk van Satan is laster. Enige iets wat teenstrydig is met God se woord is laster. Maak nie saak hoe mooi dit klink nie. Satan het in die begin gelaster die slang toe hy vir Eva verlei het. En sy woorde was mooi. Hy het die woord van God aangehaal. So wat het nou gebeur? Hy het 'n lasterlike uitlating gemaak. Deur te sê hy is so in 'n bevoorregte posisie dat God bereid is om hom te gebruik, want hulle beskryf ons nou eintlik die wegraping as 'n soort van 'n wederkomse goede. So ek praat ons 'n bietjie uit hulle mond uit. Goed. So God ag vir hom so belangrik, bo Jesus, bo die engele, om vir hom te sê wanneer God sy kinders gaan kom haal. So dit wys jy sy hele lewe is gehul in laster, al verkondig hy die evangelie, en Jesus het dit gesê, ons gaan deur hy skrifte gaan. Ek kry nou sulke tinkels van my kop tot my tone. Dis hoe erg dit is. En ons is daar. Ek dink nie as ek hoef verder te preek, is die afval hier of nie, maar ten minste, kom ons gaan deur die skrifte, sodat ons al hierdie dinge mooi in perspektief kan kry. Ja, prys die Here. Nou, heel eerste, kom ons kyk na die groot afval, die begrip groot afval. Baie mense praat van groot afval. Nou, nommer 1, die woord groot afval, daai begrip staan nêrens in die Bybel nie. Dis 'n afleiding van 'n skrif in Tessalonisense wat ons ook gaan behandel. Nou, die meeste mense, wanneer jy afval lees, nou, oor die algemeen luister 'n preek, hy lees nie eens wat die skrifte sê, wat die persoon lees nie. Indien iemand wel die moeite doen, dan lees jy dit uit die suurdeeg van die preek wat jy gekry het. So, wanneer jy ook afval gaan lees, en die persoon praat van die groot afval, gaan jy lees, o ja, daar staan groot afval, maar daar staan nie groot afval nie, daar staan afval. Goed?
Nommer 1. Dit is nou soos die gewilde groot verdrukking. Die Bybel is baie duidelik. Daar's 'n hele paar plekke wat hy praat van groot verdrukking, selfs in Handelinge, hulle wat uit die groot verdrukking uitkom, ensovoorts. So groot verdrukking, die term bestaan. Tyd van smarte bestaan. Okay? Maar nou het daar 'n teorie al jare terug ingekom van 'n 7 jaar groot verdrukking. Nêrens in die hele Bybel. En ek het al die skrifte al bestudeer wat mense aanhaal as 'n 7 jaar groot verdrukking. Nêrens staan daar 7 jaar groot verdrukking. Nêrens ergens in die hele Bybel nie. Jy kan dit self gaan opsoek. Dis afleidings van skrifte wat by 'n verdraaiing begin in 'n skrif in Daniël wat ek nie nou op sal ingaan nie. Goed. So. Ek net gaan hierdie. Joh, my mond is droog vanoggend. So wanneer jy nou, kom ons sê jy het nou 'n preek gehoor oor 7 jaar groot verdrukking. Dan, as jy groot verdrukking in die Bybel gaan lees, gaan jy dink, hoe staan 7 jaar groot verdrukking? Dis nie waar daar staan nie. Daar staan groot verdrukking, nie 7 jaar groot verdrukking nie. En as daar nie 'n 7 jaar groot verdrukking is nie, dan is elke liewe teorie, veral die stille wegraping teorie, bestaan nie. Want hoe gaan jy jou teorie nou regverdig? Okay? Goed. Right, net om vir jy te wys dat hoe ons die Bybel lees en verstaan en ons neem dit net goedsmoeds aan, sonder om self ook te sê, Vader, dis wat ek gehoor het, ek lees dit in die Bybel, aanvaar dit vir wat dit is. En as jy het nog nie verstaan nie, kontak praat met ons sodat dit kan duidelik raak. Goed. As jy by 'n valse lering bly, gaan Satan ingang vind. Dis reg. As die groot ding is, as jy, en ek gaan daar ook oor praat, as jy by 'n valse lering bly, al is dit een, en dan kom ons kyk na die gemeentes in Asië. God het vir hulle gesê, ek het enkele dinge, die een gemeente het God slegs een ding teen hulle gehad, net een ding. So 99% van hulle godsdienst was reg. Maar daai een ding was so kern, dat dit 'n valse saak is teen die woord van God. Ek praat nie vandag, jy val in sonde, jy bely, jy staan op, jy sorteer uit nie, maar jy met die woord van God herken. En ons neem leerstellings aan teenstrydig met die woord. En dit is laster. En wanneer ons self vereenselwig met die leerstellings, dan raak ons deel van die lastering, die dwaase maagde. En ons gaan geoordeel word, asof ons ook daai leerstelling gepromotiveer het. So jy siel sal verlore gaan. Dis wat die Here vir die gemeentes in Asië gesê het. As julle nie gaan bekeer van hierdie dinge nie, gaan ek jou lampstander verwyder. Ander woorde, jy sal verlore gaan. En ons kan sien in die gemeentes daardeur, as van die gemeentes wat die Here gesê het, enkeles van julle het vasgehou. Daar is van julle wat nog besig is met die waarheid. Maar nou waarsku ek vir julle, dit is die saak, so dinge moet uitgesorteer word. Goed? En dit is die groot ding. Die Here Jesus sê, waak en bid, want ons weet nie wanneer ons tyd daar is nie. En baie keer sê ons, dat, mense is maar onskuldig, hulle weet nie. Glo my, mense is nie so onskuldig as wat hulle lyk nie, hoor. Satan is nie onskuldig nie. Nou kom ek lees 2 skrifte gou vir julle. Markus 7 vers 9, dis die eerste skrif wat ek gaan lees, en dan 2 Petrus 2 vers 14. Markus 7 vers 9, en dan 2 Petrus 2 vers 14. Ek klik nou eers, ek het nie die skrifte deurgegee vir Pierre en Michelle nie, so dit sal so bietjie stadiger deurkom as gewoonlik. En hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit, en so julle oorleweringe te onderhou, so hulle is geoefen in dit. Hulle verstaan dit goed, so met ander woorde, hulle weet wat is die gebod van God, om dit op sy te sit, en eerder hulle oorlewinge te hou, want dit wat ons aan vashou in die Christelike kerk, enige valse leerstelling, daar's legio. Ek het 'n lys begin maak, toe dink ek gaan nie eens deur die helfte kom nie, al doen ek 3 dienste, net met wat ons kan eien as valse leerstellings. Nou praat ek van jy val in sonde en jy staan op, jy sorteer jy, praat van valse leerstellings waar ons aan vashou. Goed, in moedswilligheid, jy weet wat is die regte ding, maar terwille van wat ook al, hou jy nog steeds vas aan die verkeerde ding. Dit is waarvan ek praat. Goed? So, verstaan dit goed,
om die gebod van God op sy te sit. So jy weet wat se loopholes om te vat en wat se skrifte om te ignoreer, sodat jy jou oorlewering kan deurvoer, terwille van jou eie hebsug. En dis wat ons lees in Petrus, 2 Petrus 2 vers 14. Met oë vol van oorspel, wat nie ophou om te sondig nie. Hulle verlok onvaste siele, hulle het 'n hart geoefen in hebsug, hulle is kinders van die vervloeking. So as ons nie standvastig gaan begin raak in ons oortuiging nie, nou praat ek nie van jy staan en preek elke dag vir mense nie. Jou hart moet die woord van God aanvaar, jou hart moet die woord van die Here verstaan. As dit nie gaan gebeur nie, hulle wat geoefen is in hebsug, gaan jou verlok, want Satan verlok jou deur hulle prediking, met mooi en vriendelike woorde, valse vrede. Nee my broer, moenie worry nie, ons gaan weggeraap word, ons gaan nou nie deel word van hierdie dinge van hierdie wêreld en die dinge wat aan die kom is nie. Nee my broer, moenie dat hierdie ouens jou op hierdie verleiding sit nie. Hulle is mos 'n deel van 'n sekte en ons al op die einde van die dag wat die mense kan sê. Jy is deel van 'n sekte, maar prys die Here. My Here Jesus was ook beskuldig daarvan, die apostels voor my was beskuldig daarvan, so ek beroem my dan, ek is deel van hulle sekte, prys die naam van die Here. Nou die woord van die Here, ek wil net gaan kyk waar staan die skrif, wat hy sê, wanneer hulle sê vrede en veiligheid, daar sê, kom ons lees gou 1 Tessalonisense 5, terwyl ons nou op die eindtyd dinge is, kom ons trap hom nou maar mooi deur. Die afgelope 2 weke het ek gereeld gehoor van die wegraping en iemand, Here dien het hierdie week vir my sê, hoekom sal God vir hierdie prediker sê, ja, dit is so, prys die Here. En baie kere, ons almal ken die skrifte van dit, maar nou weer eens, wat is jou eie persoonlike lewe? Goed, maar kom ons kyk gou, 1 Tessalonisense 5, ek gaan lees van 'n vers 1 tot met vers 3. Net hierdie skrif wat ek vir jou gaan lees. Net hierdie skrif, geen persoon wat in die wegraping glo. Stel 'n wegraping kan hierdie skrif verduidelik nie. Goed, 1 Tessalonisense 5 van vers 1 tot 3. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Nou, ek wil dit net noem, Jesus en Paulus het al geskryf hoe hulle met die mense gepraat het oor eindtydsake en dinge wat oor die wêreld kom en dinge wat gaan gebeur. Okay, net om dit vir jou te noem, en hier kan ons sien hoekom hy nie nodig het om daaroor te skryf nie, want hy het al baie met hulle deurgepraat. Okay, so hierdie is eintlik maar net opsomming wat hy al met hulle deurgepraat het. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. En wat is die dag van die Here? Die wederkoms, nie 'n stille wegraping nie, want hoor hoekom. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, so wanneer hulle sê, nee mense, moenie worry nie, die wegraping is op pad, so dis hy vrede en veiligheid, hy valse gerusheid, hy valse vrede wat verkondig word, en dis wat die Here ook in Jeremia sê, hulle genees die verbreking van my volk op die maklikste manier, deur te sê vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. Nou terwyl hulle uitroep, daar's 'n wegraping voor 'n verdrukking, dan sien ons die hele gemors wat in die wêreld aan die gang is. Dis oorlog en gerugte van oorlog, pessiekte, armoede, mense word uitgeroei en uitgemoor. Nou hoekom was Charlie Kirk nie weggeraap nie, as hy nou hierdie groot Christen was? Vra net, so jy het nou 'n saak om hier uit te sorteer. Sê jy, wat se verskoning jy ook al aangebied, sê jy of Charlie Kirk was nou nie hierdie groot Christen nie? So in ander woorde, hy was 'n wêreldse persoon. En as jy voel hy was hierdie huge Christen, né? Hoekom was hy nie weggeraap nie? So dit sê vir jou, geen wegraping nie. Of jy sê hy was 'n totale sondaar. So, ons moet besluit wat ons hier wil doen. Nietemin, dit is my net amazing. Dan oorval, terwyl hulle nou hier te kere gaan, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Hulle sal nie weggeruk word nie. They won't be plucked away, they won't be raptured. Want as ons in hierdie valse gerusheid is, oorval 'n skielike verderf, en die hele wêreld is in 'n verderf, en hoe meer hulle wegraping uitroep, hoe groter raak die verderf, is dit nie so nie? En hierdie gaan dan nie net oor 'n fisiese verderf nie, dit gaan oor ewige verderf, en as ons nou kyk hierdie barensnood,
Jesus praat van die tyd van smarte. In Matteus, kom ons gaan gou soontoe. My boodskap is nou heeltemal agterste voor, maar ons gaan daarby uitkom, moenie worry nie, ons gaan daarby uitkom. Moenie stres nie. Prys die naam van die Here. Matteus 24, kom ons spring gou terug na Matteus 24, net om die twee skrifte gou bymekaar uit te bring. Matteus 24, dit is Jesus se eindtyd lering, jy kan gerus op die eie tyd bietjie daar gaan deurlees. Hy sê in vers 8, okay, begin met vers 6, kom ons lees vanaf vers 6 tot vers 8, net om konteks te bou, vers 6 tot vers 8, vers 9 eintlik, kom ons gaan vers 6 tot vers 9 van Matteus 24, jammer, Matteus 24, 6 tot 9. En julle sal hoor van oorlog en gerigte van oorlog, pas op en moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. En hoor mooi, as daar oorlog en gerigte van oorlog is, veral as daar nou oorlog is, en as Israel in daai plekke is, dan sê hulle, die einde is hier, die trompette gaan blaas, ons gaan weggeraap word. Hy sê, die Here Jesus sê, dis nie die einde nie, moenie verskrik word nie, moenie benoud raak nie, moenie angstig raak nie, want die een nasie sal teen die ander opstaan. Okay? En die een koninkryk teen die ander. Dit sluit Israel in. Israel is net so 'n deel van die wêreld soos die res van die wêreld, want Israel is 'n goddelose nasie, okay? En daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Wat gebeur? Dit gebeur al vir 2000 jaar. Okay? Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Dan sal hulle heel aan verdrukking oorgee en julle doodmaak en julle sal al deur die nasies gehaat word ter wille van my naam. Jesus sê, kom ons staan gou stil. Jesus sê dit die begin van die smarte. Dis die begin van daai smarte beteken letterlik in die oorspronklike Grieks. Dis die begin van die barensnood, die begin van die geboortepyne. So wanneer ons al hierdie sien, is die begin van die geboortepyne. Nou die begin van die geboortepyne het 2000 jaar gelede begin. Alright? Sê dan, wanneer al hierdie dinge gaan gebeur, en al hierdie dinge het al 2000 jaar gelede begin gebeur, sal hulle oorgee aan verdrukking. So 2000 jaar gelede, ons kan sien, net om aan Handelinge te lees, sien hulle was oorgegee aan verdrukking. Stefanus was gestenig. Al die apostels was met swepe geslaan, hulle was in tronke gegooi, en hulle almal het op die einde van die dag 'n martelaars dood gesterf. Dis maar net die name wat ons ken. Dis sonder die duisende en miljoene wat wel al uitgeroei was in die verlede onder die katholieke bestel, onder die kommunistiese bestel, onder die moslim bestel, onder die ateïstiese bestel, onder die wêreldse wetgewing. As jy vandag deesdae net teen sekere dinge praat, kom sluit hulle vir jou toe en hulle gooi die sleutel weg. Groot verdrukking het al 2000 jaar gelede begin. Want die Here Jesus gesê, as jy al hierdie dinge sien, dan in daai tyd word jy oorgegee in groot verdrukking. Hoekom? Want jy is kind van die Here, staan vas. Jy is kind van die Here, waarsku. Jy is kind van die Here, vermaan. En die mens wil dit nie hoor nie. Hy wil hoor vrede en veiligheid, maar nou die kerk begin inkoop in die saak van vrede en veiligheid. Nou groei hulle getalle, die valse evangelie, groei getalle, hoe sê hulle in Engels, massief, daar is die woord uit my kop uit. Exponentieel. Dis massief, dis huge. Okay? Maar jy wat vashou vir die waarheid, jy word vervolg. In hierdie tyd van dinge wat in die wêreld gebeur. Prys die Here van die leerskare. Sy woord is so duidelik. Jy gaan nie ontvlug nie. So valse vrede evangelie is die stille wegraping. Maar Sefanja sê daar is 'n wegraping, maar dis 'n wegraping van die goddelose. So eintlik profeteer die mense oor hulle self, hoe hulle weggeruk gaan word van God se koninkryk en in sy siel in die hel gewerp gaan word. En ek skrikwekkend. Maar kom ons begin by die skrifte oor die afval. Dit is waar ons oor wil praat. Sjoe, het ek al so lank gepraat. Ek gaan deur die afval gaan. Dit gaan so lekker vinnig stap vir stap deurgaan, want ek het nou al 'n goeie fondasie gelê. So is baie dinge wat ek nou sal nodig hê om te sê nie. Nou kom ons lees gou 2 Tessalonisense 2 vers 3. Kom ons begin by die punt. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. En dit is tog nou ironies. Soos die ou wat die leuen verkondig sê dit, en dan haal hulle ook by Jesus aan wat Jesus gesê het in Matteus 24:4, en Jesus sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie.
Pas op dat niemand julle mislei nie. Nou die leuen sê pas op dat die waarheid jou nou nie mislei nie. Goed. Dit gaan oor 'n spesifieke saak. Want eers moet die afval, dit is die rebellie of die opstand kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. So afval, as daar 'n opstand, as daar 'n rebellie is teen God se woord in jou persoonlike lewe, moet jy weet daar's klaar afval. Daar's klaar 'n vorm van afval in jou lewe. Want rebellie en opstand teen God se woord, en laasweek het ons dit bedien. Of die woord maak jou los, of die woord maak jou vry, of die woord kom en hy verpletter jou, hy vermaal jou, wanneer jy nie bereid is om toe te gee en jou lewe in te rig volgens die woord nie. Want hy sê, as God jou nie tugtig nie, is jy 'n onegte kind. Maar as God jou tugtig en jy neem dit aan, jy bekeer jouself, jy sorteer jou lewe en jou hart uit, dan neem hy jou aan as sy kind. So, die wat afvallig is, die wat rebels is, die wat opstandig is teen die woord, verwerp die vermaning, verwerp die tugtiging, met ander woorde, hulle eie dade, hulle eie hart sê, ek is 'n onegte kind, ek gaan nie gered word, ek is deel van die dwaase magte, en die bokke, ensovoorts. Goed. Nou, wanneer ons kyk heel eers na hierdie skrif, in beginsel, beskryf hierdie skrif, dat daar moet eers 'n afval kom, so daar moet eers 'n opstand en 'n rebellie kom, voordat die mens van sonde, die seun van die verderf geopenbaar kan word. Dis net logies, is dit nie so nie? So jy is nie net eendag opstandig nie, daar's eers 'n afvalligheid. So daar's eers dinge wat 'n mens in twyfel trek, so dinge loop op na 'n punt toe. En dan kom hy totale op, en dan openbaar Satan homself in jou hart om teen daai woord op te tree, wat jy hoor, gelees, en wat die geval ook al was. Okay. So dit is die eerste punt wat ek hier wil uitlig. Ek sal later hierdie skrif bietjie mooi in detail verduidelik aan die hand van Judas Iskariot ook. Nou kom ons lees die volgende skrif, en dis eintlik nou die kernskrif. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye, okay, en die vorige skrif praat nie wanneer dit gaan gebeur nie, hy sê net vir ons hoe dinge gebeur. Die afval kom, dan kan Satan geopenbaar word. Wat logies is, want as jy as kind van die Here vas staan, kan Satan nie in jou lewe geopenbaar word. As jy aan God bly onderwerp, wat is bly onderwerp? Ek aanvaar sy woord vir my lewe. As die woord sê jy moet dit nie doen nie, jy het nie nodig om daaroor te gaan vas en te gaan bid en die Here te gaan soek, Here, moet ek nou steel of nie? Die Bybel sê jy steel nie, jy sit gehoorsaam, finies en klaar. Okay? En as jy gaan steel, gaan jy in moeilikheid kom. Dan kan ons nie wil huil en sê die Here het nou hierdie saak so uitgesorteer nie. Nee, jy het jouself in die moeilikheid gedruk want jy teen God se woord opgetree. Nou sodra jy besluit jy gaan saam met God se woord optree, dis wanneer jy onderwerp. Nie net wanneer jy bid en wanneer jy byvoorbeeld na 'n preek luister soos vanoggend nie. Goed. 1 Timoteus 4 vers 1. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en lering van duiwels sal aanhang. Nou is dit al klaar gepraat oor leringe van duiwels. Selfs in Asië het God vir hulle uitgewys hoe hulle besig was met leringe van duiwels. Dit was bykans 2000 jaar gelede. Goed. En daar's baie voorbeelde, ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. So hoekom sê in die laaste dae uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig gaan raak? Maar kom ons kyk so 'n bietjie na die skrifgedeelte. Wat is in die laaste dae? Wat is hierdie tye? Wanneer gaan dit begin? Want ek meen, ons het nou gelees met Jesus, as al hierdie dinge gebeur, gaan hulle in groot verdrukking oorgee. Maar is baie duidelik wat die Here Jesus daar sê. Terwyl al hierdie dinge gebeur, van die eerste aardbewing, moord, vervolging ensovoorts wat plaasgevind het, dit was die tyd van verdrukking. Goed, dis nie iets wat nog moet kom nie. En ook in Matteus 24 beskryf hy hoe die aardse Jerusalem is deel van die hele saak van die groot verdrukking. So wanneer julle gaan sien dat Jerusalem gaan vernietig word, moet julle weet, as julle dit sien, julle is in die groot verdrukking. Julle is in die tyd van smarte, maar moenie julle kop verloor nie. Moenie benoud raak nie, moenie valse leringe gaan aanhang nie, want as jy mooi gaan kyk in die lering van die Here Jesus, dis juis in die tyd van dinge wat nou in die wêreld gebeur, waar die valse prediking sterk deurkom om siele te win, want die mens is desperaat. Hy's benoud, wat nou? Wat gaan nou gebeur? Dan gryp hy in elke ding, en dit is waar die valse profeet inkom, en die valse bediening inkom, want hulle kom met mooi en pragtige woorde, en hulle verkondig die valse vrede, en op die einde van die dag neem jy dit goed moes aan, en jy luister, ja, nee, wow, hierdie ou praat so mooi, wow, nee, ek like dit, wow, en dan, woeps, het jy hom gesluk soos Eva. Dis scary, okay.
Laaste dag, kom ons lees 1 Johannes 2:18, dan gaan ek ook 1 Johannes 4:3 lees. Die eerste vers is 1 Johannes 2 vers 18, en dan die volgende vers is 1 Johannes 4 vers 3. Goed, kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het, dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat die laaste uur is. Goed, wanneer het Johannes hierdie brief geskryf? Nou nie presies 2000 jaar nie, is natuurlik give of take 'n paar jaar, maar bykans 2000 jaar gelede. Het Johannes hierdie brief geskryf, en hy sê, hierdie is al klaar die laaste uur. Want daar is al klaar antichriste, wat die antichrist openbaar maak deur die antichristiese leerstellings en lewenstyl wat hulle het. So die antichrist maak homself openbaar deur antichriste. Nou, hulle was al klaar 2000 jaar gelede daar gewees. Dit was al die laaste uur. Nou wil ons praat van laaste tye, laaste dae. As die laaste uur al bykans 2000 jaar gelede aangebreek het, wat eintlik begin het die dag toe die Heilige Gees uitgestort was, is ons al meer as 2000 jaar in die laaste uur. Dan wil ons nog wonder van laaste dae wat nog gaan kom. Daar is nie nog laaste dae wat gaan kom nie. Ons is klaar in die laaste uur, daar is nie meer daaroor nie. As ons dit nou simbolies wil vat, daar is sekondes oor. Dalk split sekondes, in vergelyking met dit wat verby is. Goed, ek gaan nou terugkom na 1 Timoteus 4, moenie worry nie. 1 Johannes 4 vers 3, kom ons lees gou daarso, 1 Johannes 4 vers 3. Elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Ok, eers wil ek daarop fokus. Ek wil net gou vir julle vinnig noem. Johannes in sy brief skryf 'n spesifieke, openbare spesifieke leerstelling. En dis die leerstelling van docetisme. Maar wanneer jy deur die hele woord gaan, lees jy van 'n legio valse leerstellings. So al wat Johannes hier, hy het 'n leerstelling gebruik om vir ons te wys dat die verleiding en die verleier, hoe werk dit om leerstellings na vore te bring en te openbaar? Alhoewel hy eintlik gefokus het op een leerstelling. Paulus, Petrus, Jakobus, almal, Jesus almal het ander leerstellings ook aangeraak. God het in openbaring in die gemeentes van Asië ook leerstellings aangemaak. Nou beskryf Johannes vir ons hierso, hoe kom dit na vore? Hoe werk dit? Wanneer 'n leerstelling na vore kom. Waar kom dit vandaan? Hoe word dit verkondig? Deur die antichriste, wat die antichrist wat reeds bestaan op aarde bekend maak. Goed. En ook, dis eintlik skrikwekkend as jy nou verder in 1 Johannes 2 lees. Kom ons lees net gou die volgende vers of 2 in 1 Johannes 2. Vers 19. Kom ons lees ook net 1 Johannes 2 vers 19. 1 Johannes 2 vers 19. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dis moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. Dit moes in die lig kom. Hulle het hulle self geopenbaar. Hulle het valse leringe begin leer in die destydse Christelike kerk, wat aanvanklik reg begin het. Nou skryf Johannes, hierdie leerstellings is klaar daar by julle. En met tyd het hulle self geopenbaar, so die leen openbaar homself, gee hom genoeg, soos hulle sê, gee die man genoeg tou en hy hang homself. Give the man enough rope and he will hang himself. Nou as dit al reeds 2000 jaar gelede begin het, dat daar valse predikers uit die Christelike kerk kom en onthou net, dis eintlik skrikwekkend om daaraan te dink. En kinders van die Here klik hierdie ene nie, as jy praat van antichrist, wys hulle na die wêreld. Hierso sê die woord van God, dat antichriste kom uit die Christelike evangelie uit, wat 'n valse evangelie in die naam van Jesus Christus verkondig. Dit sluit nou aan by 2 Korintiërs 11 en by wat Jesus ook geleer het. 2 Timoteus 3, ons gaan van die skrifte later doen. Ons moet verstaan, daar is nou 'n gees van waarheid en 'n gees van die leuen in ons Christelike geleedere. Dis nie iets wat gaan kom nie, dis reeds daar.
Kom ons lees gou 1 Johannes 4 vers 6. 1 Johannes 4 vers 6, terwyl ek op hierdie punt is. 1 Johannes 4 vers 6. Ons is uit God. Hy wat God ken, luister na ons. So, ek weet ek is God. Ek weet wat sy leerstelling ek verkondig. Ek weet ek verkondig die waarheid. As die ander die leuen verkondig, dis sy saak. Ek met die waarheid bly verkondig en met tyd sal God openbaar. Hoor jy, so kyk hierdie valse godslasterlike stille wegraping teorie. Want as jy besig is met laster, gaan jy laster teen die woord deur jouself hoor te stel as Jesus om te sê God het dinge aan my geopenbaar wat nie aan Jesus geopenbaar was nie. Eintlik ons moet dit bietjie oordink en verstaan. En dit bly en nou is die man meer gewild as ooit van tevore. So daai leerstelling gaan nou voluit. Die wat dit nog nie gevat het nie, gaan dit van nou af begin vat. Goed. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. So daar is 'n gees van dwaling in die Christelike kerk. As Satan in die begin in die tuin van Eden kon gekom het met sy leengees, hoeveel te meer vandag? Mense pleit die bloed en gaan te keer. Dit help niks. Die bloed is nie daar om iets te beskerm, is om jou sonde weg te vas wanneer jy dit bely het. En dis die enige doel van die bloed van Jesus Christus. Net die bloed van Jesus Christus kan die sonde wegwas wanneer dit bely word. Goed. So op 'n stadium sal die leuen homself openbaar maak. Nou weet jy, okay, hierdie man is 'n leuen. Ek gaan nie meer sy songs luister nie, ek gaan dit weggooi, ek gaan niks meer met daai persoon te doen nie, want alles wat hy verkondig is 'n leuen, want hy werk uit 'n godslasterlike gees uit. En dan sal hy ook 'n godslasterlike uitlating maak. En almal, ek kan vir jou sê, oor die jare heen, wat mense voorspellings gemaak het oor een of ander, die Here gaan sy kinders kom haal, was mense wat vasgevang was in die stille wegraping en in Joodse dinge. Alright, goed. Ja, dit was my eerste gedagte. Jesus weet nie eers wanneer is die wederkoms nie, so 'n persoon plaas homself bo Jesus baie skerry. En wat doen ons nou? Gaan ons aanhou na sy leringe luister? Gaan ons afsny? Want wat gebeur nou? Nou raak ons nuuskierig. Okay, wat gaan doen hy nou volgende? Wat gaan hy nou volgende preek? Sny af, jy weet mos as is 'n leuen. Jy gaan karring nie in die nes van die duiwel nie. Jesus het nie die hele tyd in die nes van die duiwel gaan karring nie, hy het die hele tyd die waarheid ontbloot. En wanneer hy die waarheid ontbloot en dan kom die duiwel self uit waar hy is. En dis hoe ons lewe moet wees, prys die naam van die Here, maar jy moet standvastig wees. Goed. Dit is verbykant al 2000 jaar. Nou, wanneer daar gepraat word van anti-kris, dan sê mense altyd, ja, dis die groot verdrukking, dis die groot afval, dis die laaste uur. Indien dit wel nou so is ons al 2000 jaar in die groot afval, in die groot verdrukking, in die laaste uur. Okay, want die anti-kris is reeds in die wêreld. Alright, ons gaan daar ook oor praat, en dit is ons volgende punt waar ons gaan praat. Hoe het Satan in hierdie wêreld ingekom en wanneer? Dit was ook 'n vraag, baie duidelik gewees. Het Satan nou in die wêreld gekom met Adam en Eva se val, of eers met Jesus en so aan? Eintlik maak dit nie regtig saak nie. Ons moet net verstaan, is ek onder die mag van Satan of nie? Dis nommer 1. Of die duiwel nou 10.000 jaar gelede die aarde betrek het, ons weet, hy is nou hierso. En ons doen die wil van die duiwel. En of jy nou iets fisies en tasbaar sien en beleef of nie, doen jy die wil van die duiwel of nie? Want as ons die sonde doen, ons is in die mag van die duiwel. Of ons nou verstaan wat 'n stille wegraping, groot afval, groot verdrukking, of wat ons nou verstaan of nie, doen jy die wil van Satan deur moetswillig in die sonde te bly, en jou rug die hele tyd teen die woord te draai wat daarop is om jou te reinig en te heilig of nie? Dan maak dit nie saak om te weet nie, maar terwille van ons as kinders van die Here, net om ons te lei en die waarheid van die woord in die lig te bring, dat ons siele bevry kan word. Want hierdie moet ons ook aanneem, dit moet geestelik deel raak van ons. Dit moet nie net 'n letterkennis wees nie, want wat help het, ek weet wanneer is die duiwel op die aarde, maar ek hou nog aan in my sonde. Dit help nie. Dis soos mense wat baie dinge weet. Selfs die wêreld deesdae kan vir jou oor die eindtyd in die Christelike Bybel preek, meer as wat Christene daai kan preek, want jy tik 'n paar knoppies en dan gee vir jou alles wat jy graag wil hê. En ek het toe ek die definisie ook soek van die afval, dan kom jy eers op valse goeders af. Dat hulle sê, ja, dit is wat gaan gebeur. Eers na 'n sekere tyd, dan gaan die anti-kris geopenbaar word. So, wees verseker,
As jy gaan soek, gaan jy die leen heel eerste kry. Goed, so ek steur my nie daaraan nie, ek lees wat die woord sê, en dit wat die woord sê, dit is wat ek aan jou verkondig. Nou, Satan, die antichrist, is neergewerp 2000 jaar gelede om die wêreld te verlei. Nou kom ek verduidelik vir jou gou iets van die duiwel. Almal in die Ou Testament. En dit moet ons verstaan, anders gaan ons nie verstaan van Satan wat na die aarde toe neergewerp is nie. So daar's eers een ding wat ons moet begryp, voordat ons die volgende ding gaan begryp. Okay. Die eerste ding wat ons moet begryp. In die Ou Testament, tot by Jesus, en ek meen, as oor is genoeg skrifte, ek gaan nie in daai detail ingaan nie, elke persoon se siel was hel toe, doderyk toe. Dit is Samuel, Abraham, Isak, Jakob, Dawid, almal het in sonde gelewe in die Ou Testament, alhoewel hulle God ook gevrees het. Daar's baie profete, baie konings, soos byvoorbeeld koning Dawid, en natuurlik die konings was in die absolute minderheid, wat werklik waar God gevrees het. Hulle was altyd maar besig nog steeds met offerrook, en op die hoogtes die rook laat opgaan, ensovoorts, maar hulle het God ook in die tempel gedien. En hulle het gaan boet vir hulle sondes in die hel. So as ons wil Ou Testament toe teruggaan, sê jy eintlik, ek gaan boet vir my sondes in die hel, maar hierdie keer is daar nie nog 'n kans nie. Hulle almal het nog 'n kans gekry, selfs hulle wat gesterf het voor die vloed, van die begin af tot by Jesus. Sy siele was in die hel. Goed, want Satan het die mag gehad oor elke siel, want Adam en Eva het hom daai mag gegee. Want hy het hulle siel verlei. Toe hulle siele was, het hulle self oorgegee aan Satan, was hulle die duiwel gehoorsaam. So Satan het beheer gekry van hulle siel, nie hulle aardse liggaam nie, daarna het God eers die aardse liggaam vir hulle gemaak, wat aan die siel verbind was. So Satan het mag gekry oor elke siel, hy het mag oor die dood gehad, net Hebreërs 2 vers 14 sê dit vir ons, en kom ons lees dalk net gou daar. Jy sal sê, ja Stanley, jy maak wille uitlatings volgens, kom ons sê, lees wat die Bybel sê. Kom ons gaan gou hierso. Hebreërs 2 vers 14 en 15. Hebreërs 2 vers 14 en 15. Ons lewe so in die sigbare, dat ons nie die krag van die onsigbare verstaan nie. Jou hele lewe word eintlik beheer uit die onsigbare. Of uit die vleeslike natuur, of uit God se geestelike natuur, afhangende wat jy bereid is om aan toe te gee. Nou, Hebreërs 2:14. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het, dit is die duiwel, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Dis duidelik, Satan het mag oor die dood gehad. Nou kom ons lees ons in Openbaring, Jesus het die sleutels van die dood en die doderyk. Nou sê hy ook, moenie hom vrees wat hierdie liggaam kan doodmaak nie, maar vrees hom wat by magte is om die siel te kan verderwe in die hel. So dit is God deur Jesus Christus wat die mag het om die siel te verderwe. Nou wat gebeur nou? Jy lewe in vrees vir die dood, jy lewe as 'n sondaar, nou kom jy tot bekering. Nou gee jy jou lewe aan die Here oor. Nou toe, kom ons gaan weer terug na Jesus toe, jammer. Toe Jesus gesterf het, is sy siel ook doderyk toe. Toe hy in die doderyk was, het hy die evangelie daar verkondig, en almal wat hom in die doderyk gehoorsaam was, het hy uitgelei na God se koninkryk. Goed, dis wat gebeur het. So het hy Satan oorwin, en so het Jesus mag gekry oor die dood en die doderyk. So Satan, die Bybel praat van hierdie gode berg wat Satan beklee het. Hy is afgedryf van hierdie gode berg. So Satan, die mag wat hy in die siel gehad het, oor die siele, in die geestelike wêreld oor die siele, dit het hy verloor. Dis hoekom Jesus moes gesterf het. Nie dat ek en jy aardse rykdom kan bekom nie. Jesus het gesterf om die duiwel te oorwin, sodat Jesus die mag oor siele kon verkry het, want dis alles deel van God se regverdige oordeel. God is tot regverdig en hy tree regverdig op teenoor Satan, teenoor die duiwel, want toe Adam en Eva hulle siele oorgegee het in die mag van die duiwel, is al die geslagte daarna se siele in gevangenskap onder die duiwel. En die oomblik as die aardse liggaam gesterf het, het Satan outomaties daai siel
doderyk toegeneem. Jesus was presies dieselfde, want Jesus het in die Ou Testament gesterf. So Satan het ook mag gehad oor sy siel, maar nou lees ons, en dis amazing in die profetiese psalms, U sal, nou praat hy tot God, U sal my siel nie vir ewig in die doderyk laat nie, maar U sal my daar uithaal, U sal my daar verlos, deur God se gees wat in Jesus was, want toe Jesus gesterf het, was God se gees in Jesus, en waar was sy gees gewees? In Jesus se siel, nie in sy aardse liggaam nie, die aardse liggaam het in die graf gelê, maar die gees was in Jesus se siel, en met daai siel, wat die gees van God in het, is hy doderyk toe, en deur die gees, het God hom weer uit doderyk uit opgewek, en al die siele uitgelei, prys die naam van die Here. Dis hoekom Satan so woedend is, want hy het nie meer mag oor siele nie. Nou, is hy neergewerp na die aarde toe. En kom ons lees gou 'n paar skrifte. Dan gaan ek vir julle verder verduidelik. Jesus sê, Johannes 12 vers 31. Okay, kom ons begin so. Hy is toe aarde toe gewerp as die aanklaer van die broeders. So al wat Satan nou het, is om jou te verlei met hierdie wêreldse dinge, sodat hy weer mag oor jou siel kan kry. Dis al. Satan het nie eens 'n gebruik van hierdie wêreld nie. Hy kan hierdie wêreld nie gebruik nie, want hy is 'n geestelike wese. Alright? Jy is 'n vleeslike wese, en hy weet, deur vleeslike begeerlikhede op te wek, en jy het nog hierdie sondige natuur, gaan jy verlei word agter die sonde, wat in jou siel klaar is, en so, as jy hom bly gehoorsaam, het hy weer mag oor jou siel. So wat gebeur die oomblik as jy sterf? Omdat God regverdig is, en as geregtigheid in sy liefde, as jy jou nie bekeer en jou lewe uitsorteer nie, mag Jesus nie jou siel red van die hel nie, as jy in jou sonde en ongeregtigheid en boosheid bly nie. Goed, dis hoekom hy sê, Jesus het mag om jou siel te verderf. Maar as jy gered is, dan word jou siel gered. Okay? So al wat Satan nou oor het, is hierdie wêreld, om ons te verlei in hierdie wêreld. Hy het nie meer seggenskap oor siele, hy het krag in die geestelike wêreld, en is 'n bose vors in die geestelike wêreld. Maar, dis kom hy sê, niks kan jou skei van die liefde van Christus nie. As jy vashou in die waarheid, is daar niks wat Satan jou pad kan verbybring, wat jou kan skei van God se liefde nie. Is dit nie amazing nie? Prys die Here, is iets om aan vas te hou. Johannes 12 vers 31 tot 33, Johannes 12 vers 31 tot 33, kom ons lees gou daarso. Nou is dit die oordeel van die wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. En ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek, en dit het hy gesê om aan te dui hoe danige dood hy sou sterf. So wat sê Jesus hier? Die Satan kom, die owerste van die wêreld kom, en nou gaan hy buitentoe gedryf word. So hier het 'n proses begin. Nergens in die Bybel staan, okay, toe Jesus nou 'n minuut dood was, het dit gebeur, en 3 minute dood. Dit was in die hele kruisigingsproses. En ons weet, Jesus het al in 'n benoudheid ingegaan, nog voordat hy op die kruis was. Die aand aan die tafel met die laaste nagmaal, was Jesus se siel al klaar benoud gewees, toe daai geboortepyne, daai barens weer al hoe sterker begin word. En veral toe hy vir Judas Iskariot uitgestuur het en gesê, wat jy doen dit haastig. Toe begin daai benoudheid en daai klemming al hoe erger. In die tuin van die Getsemane, toe raak dit nog erger. So nou het hierdie geboortepyne begin, hierdie benoudheid het begin, en Jesus het geweet, Satan het mag oor sy siel om dit in die hel in te verderf. Maar, omdat Jesus God se gees het, en as niks sonde in Jesus gewees nie, kon hy nie Jesus se siel in die doderyk hou nie, maar Jesus het toe die mag gehad, om siele uit te lei. Prys die Here, is dit nie amazing nie? Kom ons lees gou hierso, Johannes, waar is ek nou? Johannes 14 vers 30, Johannes 14 vers 30. Johannes 14 vers 30 is die volgende skrif. Ek sal nie meer met julle spreek nie, want die owerste van die wêreld kom en het niks aan my nie. So, Jesus het geweet, die duiwel is op pad.
Die draak, ons lees in Johannes 8, Openbaring 12, van die draak, wat hierdie manlike kind gaan verslind. Nou ek het al redelik breedvoerig ook oor die manlike kind bedien, ek het 'n Bybelskool les ook daaroor. So die draak is Satan, en toe Jesus gesterf het in die aardse liggaam, waar Jesus se siel in die hande kry en daar hou. So die hele beeldspraak wat vir ons daar is, hy kon nie Jesus se siel in die doderyk hou nie, toe is Jesus se siel op 'n stadium weggeruk na die koninkryk van die troon van God toe. Okay, prys die naam van die Here, is dit nie amazing om dit so te verstaan nie? En dit is wat ons lees, alles wat ek vir jou nou gesê het, kan ons ook lees in Openbaring 12 vers 9 tot 11. Openbaring 12 vers 9 tot 11, hoe die Satan daarop uit is om die hele wêreld te verlei, en hy is neergewerp op die aarde. Vers 10, toe hoor ek 'n groot stem in die hemel en sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van die broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklag vir ons God dag en nag. So Satan is neergewerp as die aanklaer en hy bly die aanklaer. Hy het nie verander nou dat hy op die aarde is nie, hy bly jou aanklaer. En daarom is God se gees daar om jou te oortuig van jou sonde, want die oomblik as jy gesondig het, om dan net Satan kla jou aan ook op jou regverdige dade. Die voorbeeld is ons vandag gelaat deur Job. Job was regverdig en hy was aangekla deur Satan omdat Job reg gedoen het. En wat sê die woord, as jy ly ter wille van die geregtigheid? So Satan bly ons aankla, dit het nie verander nie. Maar al wat ek kan doen, hy kan jou aankla, en ek kan jou versoek met hierdie wêreld, dis al wat ek kan doen, maar hy het sy mag oor jou siel verloor as jy in Christus is. En die enigste manier om hom te oorwin, lees ons in 11, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Dis die voorwaarde om te oorwin. Om te oorwin deur die bloed van die lam, het jou lewe gegee vir die Here. Die Here Jesus is die lam wat geslag is, so sy bloed reinig jou sondes, en elke keer wanneer jy sonde bely, word jou sonde gereinig deur die bloed van die lam. Wanneer jy sonde ignoreer, word dit nie gereinig outomaties nie, jy moet dit bely, dis die geloofsinskrywing om jou sonde. As jy glo, Here, U kan my sondes vergewe, moet jy dit bly, sodat die bloed van die lam dit kan reinig. Goed. Deur die woord van jou getuienis, so jy moet die evangelie uitleef, daar praat, ensovoorts, goed, en tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. So, jy kan nie vashou in die ou natuur, die ou gedagtes, die ou tradisie, die ou idee, jou ou herkoms nie, jy moet jou hele lewe inrig volgens die woord, en dan alleen kan jy die bose oorwin, en Jesus het mag oor die bose, en as jy bereid is om jou lewe so in te rig, sal jy die mag ook verkry deur God in Jesus Christus, halleluja. Ja, kom ons gaan terug na ons aanvanklike vers, 1 Timoteus 4 vers 1, dan verduidelik ek het gou vir jou verder, want ons wil nog uitsluitsel kry, is die laaste tye waarvan hy praat nog goed wat gaan kom, of het dit klaar gebeur, maar ek dink ons het klaar vastgestel oor die laaste uur, maar net om iets mooi te verduidelik rondom die vers, sodat jy dit mooi kan verstaan. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste van leringe en duiwels aanhang. Nou hierdie skrif praat in die teenswoordige tyd. Met ander woorde, hulle het verstaan dat daar reeds afval in hulle midde was. Nou, soos ek vir julle vroeër verduidelik het, Jesus het al gepraat of geleer of geprofeteer oor afvalligheid. Die apostels het verstaan wat Jesus gesê het, sodra die Christelike kerk gaan begin, gaan daar afvalligheid wees, en hulle het natuurlik hulle mense ook so geleer, so hulle het die profetiese woord van Jesus oorgedra aan die nuwe gelowiges, en so het almal al verstaan, daar is afval, en as daar afval is, ons is in die laaste tyd, en dis wat hy hier so sê, ons is in hierdie laaste uur, in hierdie laaste uur, in hierdie laaste tye, is die afval daar, daarom moet ons versigtig wees, daar is nou al reeds leringe van duiwels, en dit is bykans 2000 jaar gelede al geskryf, so hierdie vers was 2000 jaar gelede in die teenwoordige tyd geskryf. So hulle het gepraat, ons is in die laaste tye, ons is besig met hierdie afval, ons sien hierdie afval om ons. Paulus skryf daarvan, meer as een keer, Petrus, almal skryf daarvan. Handelinge sien ons al klaar die afval, hoe hulle teëgestaan was deur valse mense. Goed. So hulle het nie geskryf, dit gaan nog eendag gebeur nie. Ons is nou in die afval. Mense, ons het gehoor in die laaste tye, ons is in die laaste tye. Ons het dit gehoor, so ons is nou daar.
Verstaan nie wat ek vir julle probeer sê? Ek en Karen het hierdie ding deurgetrap, om dit so te verduidelik, dat dit so verstaanbaar as moontlik kan oorkom. As jy in iets is, kan jy sê, wel, hulle het gesê, het gaan gebeur, nou is ons hier so. Okay, dit is daai manier, dis daai verstaan wat ons moet hê, rondom die skrif, maak dit vir u sin. Nou, kom ons hardloop gou deur 'n paar skrifte, om te verstaan dat die afval al reeds daar was. Onthou net, as die woord ons waarsku oor sekere afvallige dinge, is dit goed wat daai tyd bestaan het. En omdat dit bestaan het, kon hulle dit geëien het, dit neergeskryf het, sodat ons ook gewaarsku kan word daarvoor. So ons is in die laaste tye, broers. In die laaste tye, die Here het gesê, in die laaste tye, ons is hierso, gaan die afval gebeur, so ons kan dit verstaan, so dit sal meer as 2000 jaar besig in plaas te vind. So ek gaan nou deur 'n klomp skrifte gou hardloop, net dat om sekere dinge te eien, dan gaan ek met dit eindig, ek gaan nie verder gaan as dit vandag nie, dan gaan ons die herlewingssaak by 'n volgende deel uitsorteer. Nou kom ons lees gou Galasiërs 1 vers 6. Galasiërs 1 vers 6. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word om hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe. So hierso sien ons, Paulus skryf aan die gemeente van Galasiërs, julle het gou afvallig geraak. Nou weet ons later in Galasiërs 3, dan praat hy 3 van vers 1 tot 3, julle het vanuit die gees na die vlees toe teruggeval, omdat julle die waarheid ongehoorsaam was. So dit gaan nie oor, jy draai jou rug heeltemal teen die evangelie nie. Hierdie gemeente het nog bestaan, Galasië het nog bestaan. Hy sê, maar julle het so gou afvallig geraak, na 'n ander evangelie toe. 2 Korintiërs 11 vers 3 praat ook van hierdie ander evangelie, 3 en 4, ander evangelie, ander gees, ander Jesus, wat verkondig word deur hulle wat hulle voordoen as apostels van geregtigheid, want Satan kan hom voordoen as 'n engel van die lig, en wonder sy apostels kan dieselfde doen nie. So hierso sien ons in Galasiërs praat van 'n afval van die waarheid. Goed, julle het gou afvallig geraak. So die afval het al daar begin. Dis was al reeds in hulle midde. Ons is in die laaste tyd, broers, die Here het gesê die afval gaan wees. Ons is hierso. Verstaan nie wat ek sê? Kom ons lees gou 2 Petrus 2 vers 1 tot 3. 2 Petrus 2 van vers 1 tot 3. Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het verloon en 'n vinnige verderf oor hulle self bring. En baie sal hulle verderflikheid navolg, en om hulle ontwil sal die weg van waarheid gelaster word. So dit gaan oor die weg van waarheid wat gelaster gaan word. Wat is laster? Jy staan net te. Jy hoef nie fisiese vloekwoorde te uiter nie. 'n teestand is laster. Goed. En uit hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle is die oordeel lankal al werkeloos nie, en hulle verderf slymer nie. Uit hebsug met verdigte woorde. Slinks, geslepe, sal hulle kom om die weg van waarheid te laster. Broeders, is nie miskien nie, Jesus vertel ook 'n gelykenis van hoe die onkruid tussen die graan gesaai word. Toe sê hulle, maar Heer, moet ons nie die onkruid uithaal? Hulle sê, nee, los, dit moet altyd moet groei. So dit gaan nie help, jy gaan die onkruid probeer uitroei nie. Jy moet die waarheid uitleef, en uitpraat, uitdeel, uitverkondig, en dan die ou wat bereid is om sy lewe uit te sorteer, sal uit die leuen uitkom, of hy gaan daar bly. Jy kan dit nie gaan probeer uit hom uitforceer nie. Ek het vir jare dit gedoen, glo my mense, julle maak vir julleself baie smarte, moeite, jy voel naderhand nie meer lus om die evangelie te verkondig nie, jy sê, Here, wat is die moeite werd? Al hierdie dinge. As jy die waarheid vandag in vrede kan aanvaar, kan sê, Here, dis wat ek het probeer tot dusver, en hoekom wil ons partykeer mense oorreed? Kom ons wees ook eerlik, hoekom wil ek iemand oorreed? Is ek werklik waar bekommerd oor sy siel, of wil ek myself laat geld dat ek beter is as hy? Kom ons raak eerlik oor hierdie dinge. Hoekom wil ons mense werklik waar oortuig? Is ons werklik bekommerd oor hy siel of nie? Goed. En dit is die groot ding, dit gaan oor die waarheid. Nou ja, soos wat ek vir jou al verwys het, Galasiërs 3 van vers 1 tot 3 praat hy van, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Hulle het gekom met verdigte woorde. Verdigte woorde is 'n betowering. Dit verblind die sintuie.
Dit verblind jou om nie die waarheid te sien nie. Maar as jou hart nog ergens oop is vir 'n leuen, kan jy maklik deur die leuen verblind word. Al is dit 'n ander leuen as die leuen wat jy nie glo nie. Goed, of wat jy glo. Right. Nou, wanneer ons kyk die skrifte in Johannes het ek gedoen, ons het gepraat van die gees van die waarheid en die gees van die dwaling, so al daai skrifte het ons baie mooi gedoen. So kom ons hardloop gou deur 'n paar voorbeelde. En hierdie is, soos hulle sê, die puntjie van die ysberg. Goed. Heel eerste, kom ons kyk. Hulle wil deur die gehoor gestreel word. Dis in 2 Timoteus 4 van vers 3 tot 4. 2 Timoteus 3 van vers 3 tot 4. Hy sê hulle sal hulle oor afkeer en hulle wend tot fabels. Hulle sal vir hulle menigte leraars versamel. Menigte beteken hope. Nou, dink net as daar soveel leraars is, hoeveel volgelinge is daar? Want vir die leraar om op die platform te bly, het hy volgelinge nodig. So die volgelinge is net so aandadig aan die leuen as die prediker. Want die volgeling wil hoor wat hy prediker van predik. En as hy nie meer like wat hy prediker predik nie, of hy gaan die prediker aanvat, of hy stap aan na 'n volgende een toe, wat predik wat hy graag wil hoor. Want die beste predikers sit in die banke. Hoeveel keer sal gemeentelede sê, joh, pastoor, prediker, joh, hierdie, ek het hom gelike, jy het nou volgens die waarheid gepraat. Maar die ander keer as jy het nie sê nie, wat bedoel daai persoon eintlik, jy het die leuen gepraat. So, meeste van die tyd is selfs die gemeentelede die beste beoordelaars. Om te sê, okay, daai praat die waarheid nie, ek like nie daai ou nie, die ou ja, daai en nee. So, uit watse oogpunt oordeel ons? Onthou net as jy wegwyk of 'n ding uitwys, jy hou nie daarvan nie. Oordeel jy. En ons hele lewe gaan oordeel, en jy moet oordeel, maar jy moet regverdig oordeel. Die feit dat jy besluit het, jy gaan hierdie diens kyk vandag, het jy geoordeel, ek sal hierdie diens kyk. Dit was 'n beoordeling in jou hart. So daar was 'n oordeel gewees, en nou word jy gemeet met dit. Met ander woorde, nou kyk jy na die diens. Nou is dan nie tyd vir ander goeters nie. Ons hele lewe gaan oor oordeel. Sodra jy 'n afkeer gee en iets oordeel, jy al sê jy vir ander, jy moet jou nie oordeel nie. Alright? Net om het vir te noem, hoeveel keer oordeel ons nie? Net prediking, woord. Goed? Ons mag vra, as daar vra is, asseblief vra, moet nou nie jouself in 'n verdoemenis gaan insit nie. Ek wil net 'n paar logiese dinge noem, sodat ons iets vandag kan verstaan. Ons verontskuldig onsself so, en ons sit terug, ek is hierdie onskuldige persoon, ek oordeel niks en niemand nie. Maar nou, hoekom die een prediker en nie die ander ene nie? So, dit wys jou, daar's partydig. Partydig in jou hart, is dit nie so nie? Ek wil net hê ons 'n bietjie nigter raak. Bietjie wakker word. Sê, Here, laat ek hierdie woord aanneem, dat ek die woord van waarheid ten volle aanneem, om dit te openbaar. En as jy die waarheid aanneem, dan staan jy die leuen teë. En net die leuen staan ook die waarheid teë. En as jy die waarheid gaan uitleef, sal die leuen homself openbaar. Okay? Ons moet dit verstaan. Nou, ek praat van fabels, een van die fabels wat ons kan noem is Joodse fabels, Titus 1 vers 14. En die Joodse fabels is huge in die Christelike kerk. Hoekom sê hy Joodse fabels? Ek weet, hier is 'n hele teologiese debat hieroor. Iets wat nie meer bestaan nie, is 'n fabel. Al het dit bestaan, as dit nie meer bestaan nie, is dit 'n fabel. Dit was in die verlede, dit was so, dit bestaan nie meer nie. Nou die Ou Testament bestaan nie meer nie. God oordeel nie meer volgens die Ou Testament nie. God het 'n nuwe gebod gegee deur Jesus Christus. So hy oordeel die wêreld en sy kinders volgens die Nuwe Testament, nie volgens die Ou Testament nie. Ons gaan kruip weg agter die Ou Testament, dan oordeel die Ou Testament ons, dan kan ons nie verstaan hoekom nie. Dis nie God wat jy oordeel nie, jy gaan plaas jouself onder die Ou Testament. Goed? So daar waar jy jouself gaan onderplaas, jy gaan gemeet word volgens dit. As jy onder die genade is, word jy gemeet volgens die genade, want jy maak 'n besluit volgens genade. So Joodse fabels, dis groot in die Christelike kerk, dit is gebooie van mense wat van die waarheid afwyk. Is mense wat besig is met die werke van die Ou Testamentiese wet en ander werke in sigself. Nou as jy mooi gaan deur Titus gaan lees, Titus 1 vers 14, al die skrifte rondom dit, hy sê jy moet hulle skerp bestraf, skerp vermaan. Nou natuurlik, jy kan nie in 'n kerk gaan instap en hulle gaan vermaan en jy bly daar weg. Goed.
Alright, so dit is waar dit gaan. Nou, ons het die skrif in Galasiërs gedoen, ek wil net gaan kyk so 'n paar wat ek kan uithaal hierso, want hier is soveel, né? Kolossense, as jy gaan lees Kolossense 2 van 'n vers 16 tot 23, Kolossense 2 van 'n vers 16 tot 23, dis alles wat vleeslik is. Dis nou vleeslike, wettiese dinge, vleeslike dinge, enige vleeslike goeders wat ons gebruik om onsself godsdienstig te vertoon en te voel, hierdie is nou 'n gestrengheid en hierdie is nou 'n saak, uiterlike goed, kleredrag, kos, enige uiterlike ding, of dit nou 'n dag is wat jy uitsonder en sê, hierdie is nou 'n heilige dag om die Here te dien of wat ook al, dit is vleeslike wêreldse godsdienst en die woord van die Here sê, dis 'n skyn van wysheid en eie sinnige godsdienst en nederigheid en gestrengheid teen die liggaam het geen waarde nie, maar strek tot versadiging van die vlees. So al hierdie dinge versadig die vlees. Dis hoekom mense in kerke bly waar daar allerlei uiterlike goed is. Of dit nou Joodse goeders is of ander uiterlike goed, soos hierdie vla wat gesaai swaai word, ramshorings, terwyl ek hier sit te hoor hoe word die ramshorings weer in die kerk hier geblaas. So die ramshorings word geblaas en die prayer shawls en die manier hoe jou hande hou en nie hou nie en draai en hoed en nie hoed nie en das en daai dinge. Sodra dit by sulke dinge kom, is jy besig om die vlees te voed. Dit lyk na gestrengheid teen die liggaam. Dit lyk na 'n skyn, dis 'n skyn van wysheid en eie sinnige godsdiens. Goed. Alright. Die swaar tye, 2 Timoteus 3 vers 1 tot 9, gelees gerus deur 2 Timoteus 3 van 'n vers 1 tot 9. Die swaar tye gaan oor in beginsel eerder meer liefhebbers van God as liefhebbers eerder liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Nou, as jy liefhebbers van genot is, het jy geld nodig, jy het plesiere nodig, jy moet eie sinnig wees, jy moet bandeloos wees, jy moet wreed wees sonder natuurlike liefde. So dit is dinge wat 'n mens kan eien om te verstaan, ek is besig met afval of nie. En ek wil nou nie, ons moet verwys na die buurman in die kerk oor die straat, omdat net, en dis baie keer wat ons kry. Jy gaan na 'n kerk toe, die gees van die Here is nie daar nie, God is nie met hulle nie, bla, ek kom uit so 'n kerk uit, maak nie saak wat hulle doen nie. Hulle hele lewe, selfs wanneer die prediker voor op die platform staan, is hy besig om te laster, want hy verkondig 'n lasterlike evangelie. Dis deel van die mense wat verlore gaan. Hulle het nog nooit hulle hart vir die Here eers gegee nie. Hulle het nog nooit eers tot bekering gekom nie. So hulle het nie afgeval nie, hulle gebruik nie die woord vir hulle eie gewin. Maar nou gaan ons en ons vereenselwig met sulke predikers op die radio, op die TV. Jy gaan nie nou na sy kerk doen, sy kerk is nou duiwelsvol, Illuminati en vrymesselary en goeders, maar jy luister na sy prediking op die radio, net so voor die nuus of na die nuus of wat die geval ook al mag wees. Net so wel jy is in 'n kerk, geen verskil nie. Goed, so dis laster. So jy luister na iemand wat wêrelds is, wat nie die gees van die Here het nie, wat vir jou predik, dan dink jy, wow, dit is oulik, maar dit voed jou vlees ook, daarom vind jy aanklank by daai dominee, prediker, pastoor, apostel, profeet, wie dit ook al mag wees. Ek hoop ons kan dit so verstaan, en hy sê, dis swaar tye. En as jy nou kyk in 1 Timoteus 3 vers 5, dan sê hulle die krag verloon. Weet jy wat is die krag verloon? Hulle die Heilige Gees verloon. Nou praat hy hierso van predikers wat wel die waarheid begin het. Gelowiges wat wel in die waarheid begin het, wat wel in die Gees begin het, maar in die vlees opgeëindig het. Dan gesit ons en ons neem hulle bediening aan. Jy gaan in opstand bly met die waarheid. Jy gaan nie verstaan wat bedien word nie. Of dit gaan net vir jou plein kopkennis wees. Goed. Nou ja, hierop kan ek baie uitbrei, en ek gaan nie baie hierop uitbrei nie, dit is die voorspoedsbediening, of hulle dink dat die evangelie winsgewend is. Ek gaan net so een vers uit die skrifgedeelte lees, maar jy kan gerus deur die hele 1 Timoteus 6 lees, maar ek gaan net deur 1 Timoteus 6 vers 5 lees. Nuttelose stryery, mense wat verdorwe is in hulle verstand en van die waarheid beroof is. So dit gaan die hele tyd oor hy wat sy rug teen die Here draai is van die waarheid beroof, die waarheid beroof, die waarheid beroof. En dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense. As jy vandag vir my op YouTube en op internet, op Facebook, op WhatsApp, waar ook al, 'n prediker kan wys, wat skriftuurlik nie oor tiendes praat nie, en is al een tree nader. Elke liewe prediker, wat ek van weet, preek oor tiendes, so daar sal klaar oop deur. Hy dink die evangelie is winsgewend.
Die kerk waar ek groot geword het, het geglo in tiendes. Die kerk waar ek op die kering gekom het, het geglo jy moet tiendes gee, want die Bybel sê so. Hulle dink die evangelie is winsgewend, soos wat ek geestelik gegroei het en die skrif self gelees het, agterkom, wow, ek moet nie meer langer hier aangaan nie. Nie omdat ek iets in die pastoor gehad het nie. Die leerstelling is vals, en as natuurlik baie ander valse leerstelling, want as hy een deur oop is hy baie ander deure oop. Alright? Hy sê, onttrek jou aan sulke mense. Hy sê nie, moenie meer na hulle kerk toe gaan, maar luister op die radio, TV of YouTube nie. Onttrek jou geheel en al. Want jy vereenselwig met die godslasterlike gees. Dan share ons hulle prentjies, ons share hulle quotes. Dan wil ek nou nie eens ingaan op die filosofiese aspek van die evangelie nie. Want die woord van die Here sê dat, hy sê ook hierso net om dit te noem, 2 Korintiërs 2 vers 17, want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie. Jy gee jou tiendes en God sal vir jou geld teruggee, dis handel dryf, dis soos 'n dobbelmasjien. Jy moet gee omdat dit jou verpligting is en jy besef dit is jou finansiële verpligting. Dis hoekom jy moet gee en jy moet gee sonder om iets terug te verwag. Dit is die Nuwe Testamentiese finansiële verpligting, nie die wet van tiendes volgens die Ou Testament nie. Okay. Hoop ons kan dit so verstaan. Ek hoop nie ek is verwarrend vanoggend nie, ek glo dit is duidelik. Nou praat ek van die valslik sogenaamde kennis, ek gaan nou nie eens daarop ingaan nie, want anders moet ek te veel verduidelik rondom dit. En dan praat hy van ook hulle wat al sê, en hierdie is nogal interessant, né? Jare terug het ek op 'n ding afgekom, dit was nou in die COVID tyd, op 'n ding afgekom wat daar is 'n Christelike beweging in die wêreld, en jy kan nie glo wat so momentum kry hierdie Christelike beweging nie. Dat hulle glo al, dat die opstanding het al reeds plaasgevind. En hulle kan dit vir jou uit die Bybel bewys. En glo my, as jy nie 'n skrif gaan ken nie, gaan daai ouens jou onderste bo gooi. Net soos hierdie one-name leerstellings. Nou praat ek nie van die one-name leerstellings nie. Okay. 2 Timoteus 2 vers 18, 2 Timoteus 2 vers 18. So hierdie goed het al klaar bestaan, dis hoekom daar skryf. Nou is dit asof dit 'n nuwe beweging is, dit klaar in die Bybel gestaan. God het al klaar die mense gewaarsku oor hierdie leerstellings. Nou wonder ons wanneer gaan die afval plaasvind. Broeders, dit in die laaste tye, die afval is daar, ons skryf julle oor hierdie valse leringe wat besig is om na vore te kom, soos is in die laaste tye. Wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het, en hulle keer die geloof van sommige om. Hulle het van die waarheid afgedwaal, 1 Johannes 2 vers 18 en 19, die gees van die antichrist, enige verleiding, enige waarheid waarvan ons afdwaal, is die gees van die antichrist. Wie is die antichrist? Dit is die duiwel homself. God deur Christus openbaar homself in die wêreld deur sy kinders. Jesus kom nie self en hy verkondig die evangelie nie, ek moet die verkondiger wees, ek moet die ambassadeur wees, ek moet die verteenwoordiger wees van die evangelie van die Here Jesus Christus, en dit is hoe die evangelie bekend word in hierdie wêreld. Net so werk Satan ook, hy is die antichrist, hy is die draak, hy is die ou slang, okay? En hy openbaar homself deur sy antichrist gees. So die Satan bestaan al van die begin af. Maar hy is neergewerp sedert Jesus se sterfting, toe hy gekruisig was, toe is hy al uitgedryf, waar Jesus hom kom oorwin het. Nou het hy net mag om jou te verlei op hierdie aarde, hy het nie meer mag oor jou siel, as jy in Christus is nie. So nou sê die mense, die opstanding het al plaasgevind, daar is so 'n leerstelling, so net om dit vir jy te noem, ja, daar is soveel, is wat ek sê, as ek eers gaan begin, dan gaan ek nie eindig nie. Hy sê die Jode vra teken en die Grieke soek wysheid. Wat is hy wysheid? Hy sê en dit is hoekom baie mense die Here dien. Hy doen 'n Bybelskool om wysheid te kry, om kennis te kry. Hierdie aardse filosofiese kennis. Die ander soek net tekens. Waarmee is ons in die evangelie besig? Wanneer jy by kerk kom, come to this church, kom na hierdie kerk, hier val die vuur, hier kry jy jou miracle, dit word geadverteer. God sê wees versigtig, Jesus sê wees versigtig. Hulle doen wonders en tekens van die leuen. Hulle kan selfs vuur uit die hemel laat neerdal. Wat is hemel uit die geestelike wêreld? Dis 'n valse vuur, is 'n valse gees wat oortuig deur valse wonders en tekens. So ons moet versigtig wees. Wanneer wonders en tekens en hierdie dinge aan die groot klok gehang word. Ek glo dat God enige wonderwerk kan doen. In ons bediening bid ons vir wonderwerke en God doen dit.
Maar dit is nie waarop ek my geestelike lewe baseer nie. Die Here Jesus sê vir sy disippels, moenie bly wees omdat die duiwels uitgevaar is en die siekes gesond gemaak het, was nie. Julle moet bly wees omdat julle naam in die hemele opgeskrywe is. Dit is waaroor ons blydskap primêr moet wees. En as jy daaroor dankbaar is, wil jy dit graag met ander deel en jy wil jou lewe neerlê sodat God jou meer kan gebruik, dat ander deel kan hê daaraan. Want is die woord van God wat oortuig, dis nie wonders en tekens nie. Wonders en tekens kan vir 'n oomblik verbaas. Maar as dit sê dit gaan die siel red nie. So jaag ons na wonders en tekens, na die konferensie en daai konferensie. Dis fire conference en daai fire conference toe. Ons konferensie gaan ook nie kom hiernatoe en die vuur gaan val en jy gaan nie 'n wonderwerk hier kry en jy gaan nie, jy kom om verlos te word deur die bediening van die woord, om bevryding te kry, om gemeenskap te hê met die gelowiges. Dit is waaroor dit gaan. Prys die Here en as God vir jou bonatuurlike genesing of iets wil doen, ons dank hom daarvoor, ons roep die Here aan. Ons het soveel siekte en behoefte en benoudheid in ons gemeente, liggaamlik en ook finansiëel, en ons vra die Here daarvoor. Of ons nou arm en ryk daar instap en arm of ryk daar uitstap, dit is irrelevant. Hoe is my siel gevoed? Is my siel verlos? Is my siel bevry? Kan ek dan iets sê, Here, U het my siel kom losmaak, sodat my liggaamlike sonde ook kan afgeval het? Dit is die primêre fokus binne in die hele evangelie. En ons gaan nie ook net om kennis te kry nie. My bediening ook met die eindtyd is nie net om kennis vir jou oor te dra nie, maar sodat jy kan verstaan waar pas jy in die hele prentjie in, dat jy iets in jou lewe kan begin doen. So ek hoop dit is verstaanbaar. As hy enige vrae is, ek gaan nog oor die eindtyd praat. Woensdag as dit die wil van die Here is en dan ook Sondag, dan kan ek bietjie aansluit, ek kan bietjie daar gesels en dit invoeg sodat ons duidelikheid en klarigheid kan kry oor alles. Mag julle 'n lieflike dag hê in die Here. As dit die wil van die Here is, vanaand 6uur kom ons weer by mekaar. Ek wil dit nie op die stadium natuurlik as gevolg van die konferensie en so aan, en Koosle wat hier gaan kom kuier, gaan ons tye daai tyd vir so 2-3 weke bietjie anders te wees. Ons gaan dit nie afstel nie, ons gaan dit net so bietjie anders te hê, net om so bietjie lekker saam met almal te kuier en te gesels en so aan. Maar vanaand het ons nog wel 'n gebedsbyeenkoms hierso op ons WhatsApp channel. As jy nie op die WhatsApp channel is nie, asseblief kontak ons. Ons sit jou daarop sodat jy die skakel kan kry om saam met ons die voice chat op WhatsApp te kan doen en lekker saam te kan bid. Al sit jy net daar en jy geniet almal se gebede, wees teenwoordig, gee jou ondersteuning, bewys jou broederliefde sodat die evangelie ook in jou lewe lewend kan word. Mag die Here jou baie ryklik seën. Lief vir julle. As jy die wil van die Here, sien julle vanaand 6uur. Bye bye.